Goeiemiddag liewe vriende, ek sit vandag hierso saam met Dr. Corneille Mulder, die nuutverkose leier van die Vryheidsfront Plus. Nou hoe ons hier by mekaar uitgekom het is eintlik 'n relatiewe interessante storie. So 'n week gelede van vandag af het ek 'n gesprek met TV Wessels gevoer en ons het gepraat oor hoe John Steenhuisen die boere kwaad gemaak het oor die manier hoe hy die back and closure krisis hanteer en wat se gemors dit is. En die vraag het baie opgekom waar die mense in die kommentare en regoor gevra het, nou wat is ons alternatief? Wat kan ons andersins doen as om vir die DA te stem? En beide ek en TV het gesê, wel, ons weet nie regtig nie, want ons sit met die Vryheidsfront Plus, maar dit voel nie vir ons asof die Vryheidsfront Plus vir ons enigstens 'n alternatief vir die DA bied nie. Dit lyk vir ons asof die Vryheidsfront Plus eintlik maar die DA in groen geword het, waar hulle die DA se ideologie en die DA se skuwe begin kopieer en ek het dan ook die argument gemaak dat hier in Suid-Afrika is baie van ons Afrikaners is mense wat identifiseer met Amerikaanse politiek, want ons voel dat ons kan met die Republikeine in Amerika identifiseer, die konservatiewe party daar in Amerika, maar hier in Suid-Afrika het ons net die DA wat nog altyd 'n liberale party was, nog altyd 'n linkse party was, en dis maar waarvoor ons almal stem, maar ons het nie daai alternatief aan die regterkant vir 'n konservatiewe party nie, en ek voel dat die Vryheidsfront Plus, as hulle daai spasie begin ingaan, hulle baie blink toekoms kan hê, maar ek voel wel nie dat hulle enigsins tot dusver nog die boodskap aan ons oorgebring het dat dit is waarvoor hulle staan nie. Dr. Mulder het my toe gekontak en hy het gesê hy identifiseer met die boodskap wat ek daarso op daai video gesê het en hy wil graag met my praat daaroor, want hy as nuutverkose leier van die Vryheidsfront Plus wil ook die party presies in daardie meer konservatiewe spasie in laat beweeg in die politieke spasie. Hy wil die party bietjie meer regs laat beweeg en hy wil graag met my daaroor gesels. So baie dankie Dr. Corneille Mulder dat u hierso saam met ons op hierdie pot gooi is en baie welkom. Baie dankie Willem, ek waardeer dit. Dankie vir die geleentheid. Daar's 'n gesegde wat sê onbekend is onbemind. En as ons nie weet presies wie wat ons is en waarvoor ons staan oor en weer nie, dan mag dit lei tot sekere misverstande. Ek het geluister aan die gesprek wat jy in TV gehad het. Ek was 'n bietjie verbaas geweest dat daar 'n persepsie hoegenaamd kan bestaan dat die Vryheidsfront Plus maar soos die DA is. Inteendeel, en ek verwelkom die geleentheid. Ek is verkies tot leier van die party so 11 maande gelede op die 22ste Februarie en ek is stelselmatig besig om my stempel af te druk op die party, saam met die party, en dit is nie asof daar 'n reuse aanpassing of 'n verandering is nie. Ek dink ons doen die regte goed en die boodskap sal deurkom. Hou, dankie vir die geleentheid. Goed, kom ons val met die deur in die huis en ons begin met die moeilike vrae somme van vraag 1 af. Ek gaan definitief nou nie hier 'n te vriendelike gesprek voer nie. Ek gaan debatteer met u en ons gaan die meningsverskille dalk hê, maar ek dink dit is beter om so 'n tipe gesprek te hê as om nou net basies te vra wat is jou opinie oor dit en dan 'n antwoord te kry en dit daar te los. So, die eerste vraag wat ek het is in 2023 het Dr. Pieter Groenewald, wat toe die leier van die Vryheidsfront Plus was, beloof dat die party sal nooit saam met die ANC werk nie en nooit in 'n koalisie met die regering gaan nie. In 2025 het u self gesê dat die regering van nasionale eenheid, hierdie groot mega koalisie tussen die DA, die Vryheidsfront Plus, ander klomp klein partye en die ANC is disfunksioneel, dink ek is die woord wat u daar gebruik het. En die mense wonder waarom sit u vandag nog steeds in die regering van nasionale eenheid, want die slegste en die mees destruktiewe wette wat gepromulgeer is, dink ek, in hierdie land se geskiedenis, in elk geval na 94, is almal onder die RNE gepromulgeer. Ons kyk na Bela, ons kyk na die onteiening sonder vergoeding en die Vryheidsfront Plus het deel daaraan, want dit is hulle regering wat daardie wette gepromulgeer het. Al is dit nou wette wat ons weet kom uit stokhou ANC ideologie uit. Ons verkwalik die DA daarvoor, want ons voel hulle was die groot stem in daardie RNE. Ons het so bietjie meer van 'n ligter kyk op die Vryheidsfront Plus, want ons dink hulle is so klein dat hulle dalk nie enige gewig het om rond te gooi nie, want sonder die Vryheidsfront Plus kan die RNE aangaan. Maar ons wonder nog steeds, wat maak die Vryheidsfront Plus daar? Ons kan nie enigsins 'n rede sien hoekom hulle om u nou aantal in hierdie destruktiewe koalisie bly sit nie, en hoekom hulle legitimiteit gee aan hierdie koalisie. Toe Donald Trump vir Cyril Ramaphosa uitgenooi het daarso na die
Withuis toe en hy praat met hom oor die feit dat Julius Malema vir 'n volksmoord eintlik roep en oor die onteiening sonder vergoeding en al die verskillende gruwe wat hy daar opgenoem het, toe Cyril Ramaphosa vir John Steenhuisen saamgevat as 'n tipe van 'n legitimiteit geer. Kyk, hier is my blanke minister van landbou en toe gee Steenhuisen vir hom daai legitimiteit en hy praat hom na. En hy sê, ja nee, Ramaphosa is 100% korrek, hierdie gruwe is nie waar nie of is vals nuus of wat ook al, hoewel die Vryheidsfront Plus nie daar teenwoordig is nie, hulle teenwoordigheid en samewerking in die RNE gee tog daai legitimiteit aan die ANC wat hulle koalisie vernoot is in die regering. So die enigste rede wat ons in daai gesprek mee kon opkom was, dit lyk of hulle maar net daarso is vir groter salarisse. Wat is u antwoord daarop? Jy sê jy gaan moeilike vrae vra, jy gaan antwoorde kry. Ek sê jou volledig antwoord. Nee, kom ek sê so. Mens moet na die breër politiek kyk. Die Suid-Afrikaanse politiek is abnormaal gewees nou vir meer as 30 jaar. Die stelsel wat nie ons keuse is nie, wat op ons afgeforceer is in 1994. My hele politieke loopbaan het ek gestry en geveg daarteen en ek gaan voort daarmee. Ek glo in vryheid. Ek glo in Afrikaner vryheid en ons sal daaroor praat. Die stelsel wat op ons afgeforceer is, maak vir 'n proporsionele kiesstelsel. En in enige normale proporsionele kiesstelsel behaal geen party op sy eie normaalweg meer as 50% nie. Gaan kyk na die voorbeelde internasionaal. In Duitsland sal 'n party dalk 30% kry en dan sê ek die verkiesing gewen. Ja. En dit veroorsaak dan 'n koalisie of 'n samewerkende tipe regering. In Suid-Afrika het ons vir 30 jaar dit nie gehad nie. Vir 30 jaar het die ANC alleen 'n volstrekte meerderheid gehad. Op 'n stadium het hy 'n 2/3 meerderheid gehad en hy kon maak net wat hy wil. Die 2024 verkiesing op nasionale vlak was die eerste keer na 30 jaar wat die ANC onder 50 gegaan het. En skielik maak dit die moontlikheid oop dat daar 'n verandering kan plaasvind. Hy kan nie maak wat hy wil nie. Nou, ek was 'n voorstander van die regering van nasionale eenheid. Hoekom? Nie omdat ek van die ANC hou nie. Nie omdat ek met hom wil saamwerk nie. Maar gegeewe die werklikheid waarbinne ons bevind as 'n minderheid in 'n land met kunsmatige koloniale grense, sê ek jy moet elke geleentheid gebruik en dis ons geskiedenis, ons nog altyd gepraat. Dit is altyd beter om te praat as stap 1. Jy moet elke geleentheid gebruik as jy kan om daar waar dit saak maak jou saak te kan stel. So as daar 'n tafel is waar daar besluite geneem word wat ons gemeenskap raak of die Afrikaner in die volk raak, dan wil ek daar wees waar daardie besluite geneem is. Nou dit is so, die eerste prys was natuurlik nie dat die ANC moet deel wees van die regering nie. Die eerste prys was dat die veelparty handves van partye wat saamgewerk het voor die 2024 verkiesing, dat ons op ons eie voldoende steun sou kry om 'n regering te kon vorm sonder die ANC. Nou, ons weet tog dis onmoontlik in met die demografie van Suid-Afrika. Nee, is nie onmoontlik nie. Die tempo waarteen die ANC tans in mekaar sak. Ek was daar toe die ANC aan bewind gekom het. Ek gaan daar wees as die ANC finaal uit die mag uit is ook. Kom ons hou daai gedagte en praat ons daaroor in die volgende. Ons sal graag ons sal graag daaroor praat. Nou goed, kom ek sê, so ons het deel geword van die regering van nasionale eenheid juis om 'n verskil te kan maak in terme van dit wat vir ons belangrik is. Ons weet mos nou natuurlik, het ons gesien in die praktyk dat hoe die ANC optree, die ANC kan nie self herstel of self verander nie. Ons weet dit mos, ons sien dit mos. En die mens moet evalueer deurlopend en die Vryheidsfront Plus het van die begin af gesê ons sal deurlopend bly evalueer of dit sinvol is om deel te wees daarvan, of dit sinvol is om 'n bydrae te maak en of ons dit nie wil langer doen nie. Ek het vir president Ramaphosa 'n brief geskryf nadat ek van die FSA af teruggekom het en gesê ek wil jou sien. Hy vermy die gesprek. Dit is baie interessant dat hy dit vermy. Hy het my tot nou toe nie gesien nie. Ek het 'n gesprek, ons het wel 'n gesprek gehad, maar dit was deel van die Bosberaad wat in November plaasgevind het in terme van die regering van nasionale eenheid se politieke leiers. Ek gaan volgende week, en ek het dit vanoggend in 'n ander media gesê, gaan ek weer vir hom 'n brief skryf en sê ek wil jou dringend sien. Ek wil nie daar wegstap voordat ek hom nie oor die tafel kan sien en vir hom sê dit is wat ek wil hê, dis wat die Afrikaner wil hê en dit is waarvoor ons basies staan nie. Jy verwys na die besoek in die FSA, jy kan my nie skuldig vind by assosiasie nie. Inteendeel. Ek is op rekord. Die Sondag voor hulle vertrek het na daardie besoek toe is daar 'n televisieonderhoud met my gewees op Newsroom Africa. En het ek uitdruklik gesê as die president my sou vra om saam te gaan, sal ek sê nee, dankie. En ek het gesê dit gaan 'n diplomatieke katastrofe wees, wat dit ook al was. John Steenhuisen het gegaan. Hy is aangebied soos wat jy daar gesê het en hy betaal tot vandag toe die prys. Hy is skuldig bevind deur assosiasie. Die blote feit dat hy saam met hom gegaan het
het hom laat skuldig bevind. Inteendeel, ek het gesê, ek sal gaan op my eie voorwaardes, op my eie terme. En nie lank daarna nie, het ek 'n afvaardiging kon lei van Afrikaner leiers, wat ons na Washington toe was, wat ons in die Withuis was, en wat ons standpunte daar kon gaan stel het, niks met die ANC te doen nie. En die interessante ding is, ek hoef nie die president te vra vir toestemming as ek ons saak gaan stel nie. Ek was in September weer in Amerika, ek was weer in die Withuis gewees, en ek mag dalk in hierdie jaar weer moet gaan soontoe. Maar dit antwoord nie die vraag van die legitimiteit wat julle samewerking in hierdie koalisie gee nie, want ek het, soos jy weet, daai samekoms gehad by die ambassade, 'n klomp Amerikaanse vriende daarso gemaak wat my nou na die tyd gekontak het, ouens wat sogenaamde DC staffers is, en hulle vra vir my, wat is ons political representation, en ek kan nie vir hom die vraag regtig antwoord nie. Ek sê vir hom, wel, die meerderheid van ons mense stem vir die DA, en dan 'n minderheid van ons mense stem vir die Vryheidsfront Plus, maar beide van hulle is deel van die RNE, van die GNU. Toe sê hy vir my, reguit, maar dan het julle mos nou niks om oor te kla nie, want julle stem vir partye wat hulle self met die ANC assosieer. Nou, dis meerendeels die DA, maar die Vryheidsfront Plus is ook daarso ingegooi as 'n minderheidsparty. So die blote feit dat julle daarin deel is, gee legitimiteit aan hierdie regering wat ons tans het, en ook die feit dat ons gesien het dat selfs al praat die DA oor hoe hulle teen die onteieningswet en teen die Bella-wet is, daar word nie vir hulle geluister nie, en hulle kan hulle gewig rondgooi. As hulle uit die RNA uit onttrek, dan moet die regering ontbind. Ons weet dit. As julle daar uit onttrek, dan hoef die regering nie eers te ontbind nie. So wat presies help dit eintlik dat julle daar is, behalwe dat julle korrektiewe dienste kan bestuur? Nee, kom ek gaan terug op jou vraag ook van net nou. Partye promulgeer nie 'n wet nie. Die president van die land promulgeer 'n wet. Wel, partye stem binne die konteks van 'n parlement vir die wet. Ja, ons het daar teen gestem. Nee, ons het daar teen gestem. Ons weet dit, maar die Ja. feit is hierdie wet, wel, in elk geval die DA kon hom geblok het. Ons weet die DA kon hom geblok het, maar hulle het kon hom nie geblok het. in terme van die feit dat die minister hom ook moet afteken op die onteieningswet. Nee, die DA kon hulle hoef nie daarop af te geteken het nie. nie. Kom ons hou by die feite. Die wette wat ons praat hier na verwys het, is wette wat goedgekeur was deur die ANC wat 'n meerderheid in die parlement gehad het voor 2024. Toe is daai wette deur die parlement gevoer, en al wat nog uitstaande was vir die president om dit te onderteken. En hy het nie die ander partye se samewerking daarvoor nodig om dit te onderteken of nie, hy het dit onderteken. Dat hy dit onderteken het, is 'n fatale bewys van wantroue, dis 'n bewys van dat hy nie vertrou kan word nie, dat hy nie geïnteresseerd is om 'n nuwe koers in te slaan in die regering van nasionale eenheid nie, dit weet ek. Ek kan jou verseker, die Vryheidsfront Plus is nie daar om enige legitimiteit te gee aan enigiets anders as die ideale waarvoor ons basies staan nie. En ons sal baie rustig ons posisie oorweeg, en as dit nodig is om te onttrek, sal ons dit onttrek. Jy kan een keer onttrek. My belange is om die belange van ons mense te dien op die regte en die beste manier. Nou kom ek sê dit vir baie eenvoudig. Vryheidsfront Plus is nie gestig om staatsdepartemente te bestuur, en Dr. Groenewald doen dit baie goed in korrektiewe dienste, maar ons is nie gestig om staatsdepartemente te bestuur namens die ANC wat dit nie kan bestuur nie. Ons is gestig vir die ideale van die Afrikaner vir vryheid, en dit is waarmee ek besig is. En of die regering legitimiteit het of nie, inteendeel, as jy die media sou volg die afgelope sedert ek leier van die party geword het, onbeskaamd, openlik posisioneer ek my reg teenoor die ANC, en ek sê dit openlik deurlopend. Gaan kyk na die verklaringe, gaan kyk my standpunte, wat ek hulle uithaal oor en oor, veral wat buitelandse beleid betref, wat die ekonomie betref. Ek stem nie met hulle saam nie, dis nie my party se beleid nie, ons staan nie daarby nie. Ons wil ons eie saak bevorder. En dan moet ek jou sê, as jy praat van die, wat jy sê van die ouens vra vir jou nou, wat is hulle legitimiteit, en wie praat nou namens ensovoorts. In die posisionering wat ek doelbewus gaan doen het nadat ek leier geword het. Onthou my uitgangspunt was, en ek staan daarby. Ek sal die party gaan posisioneer by my eie mense. Dit is waarmee ek besig is. En ek sê, ek wil die Vryheidsfront Plus moet die natuurlike politieke tuiste wees vir my eie mense. Dis waarmee ek besig is. Die Afrikaner is dit. Natuurlik, vir die Afrikaner. Maar dit gaan breër as dit, en ek sal daartoe terugkom, maar die kern van die Vryheidsfront Plus nog deurlopend sedert sy stigting gaan oor Afrikaner vryheid, selfbeskikking. Dit is waarvoor ek veg. Die party se naam is die Vryheidsfront. Ek veg vir vryheid. So deel van daardie proses, en ek kan vir jou verseker, ek was betrokke by verskeie gesprekke, en wat die Amerikaanse regering betref, beskou dat die groepering onder andere wat van tyd tot tyd opereer en sekere dinge doen en in die FSA besoek ensovoorts, van die Vryheidsfront Plus, saam met Solidariteit, saam met AfriForum, saam met SAI, saam met NIASA,
verteenwoordig en praat namens die meerderheid Afrikaners. En waar Afrikaners in die verlede vir die Demokratiese Alliansie gestem het om watter rede ook al, ek sal vir jou presies sê hoekom, ek dink daai dae is verby. En ons is doelgerig op pad waarmee ons nou besig is. Ons sal nou daarby uitkom. Ek wil net hierdie gesprek oor die RN1 net dan net afhandel. So u sien glad nie in dat die feit dat u 'n koalisievernoot van die ANC is gee legitimiteit aan die regering van nasionale eenheid op enige vlak nie. Is dit Nee. glad nie? Nee, ek gee geen legitimiteit daaraan nie. Soos jy reg sê, hulle het nie my stemme nodig nie. Hulle het nie my nodig of wat ook al nie. Maar dit gee my 'n geleentheid om by sekere platforms te kan onstaak stel. Begin November maand was daar 'n vergadering van die leiers van die regering van nasionale eenheid. Daar sit jy om 'n tafel, 11 individue, en ek kan sit oor kan die president en ek kan vir hom sê wat ek dink en hoe ek basies die dinge sien. Gee hy om wat jy dink? Ek dink hy behoort. Ek dink Hy behoort dalk, maar ek dink nie hy doen nie. Ek gee regtig nie om nie. Ek dink hy gee beslis om. Die Afrikaner was sedert Jan van Riebeeck se aankoms hier tot vandag 'n minderheid, nog altyd. Maar ons het 'n verskil gemaak en ons het oorleef oor 370 jaar omdat ons kon planne maak, omdat ons doelgerig is, omdat ons verbind is aan die kontinent. Dis nog steeds die geval. En ek kan jou verseker die ANC weet dit baie goed. En jy sal sien die irritasie tans met Afrikaner organisasies, met Afrikaner partye as gevolg van ons posisionering, want ek is nie hier om op te gaan of ter wille van die ANC op te tree nie. Ek tree op vir my mense wat 'n toekoms moet kry binne die konteks van die werklikheid van hierdie land. Goed, kom ons kom by 'n volgende onderwerp. Graag. Ons praat 'n bietjie oor demografie. Dis nou nie 'n vraag wat ek voorberei het nie, maar ek wil u nou praat oor sê dat dalk die kans is daar vir die ANC om te val. So, as ons die land opdeel in ons verskillende rassegroepe en ons kyk na hoe hulle stem. Kom ons bespreek eers die swart stemmer. So, sedert Mandela die eerste keer aan 'n verkiesing eintlik wel, sedert die tweede verkiesing na Mandela, sedert Thabo Mbeki, het die swart stemmer nog in elke verkiesing wat hy aan deelgeneem het vandag 85% vir die ANC gestem, of later toe die ANC begin opbreek het vir die ANC se ideologiese dogter soos die EFF of die MK party. So met ander woorde wat dit beteken, as jy die ANC se 66% wat hulle gekry het onder Zuma vat, en jy kyk na hoeveel het die ANC, die MK en die EFF saam gekry, dan het dit nog nooit verskil binne meer as 3% nie. Want 85% rolweg van die swart stemmer het nog amper elke keer binne, ek dink 2% ANC of ANC offshoot soos hulle dit noem gestem. Dan natuurlik het die ANC stemme wat hulle kry by die kleerlinge, by die minderheid van die kleerlinge en nog 'n kleiner minderheid van die Indiërs en nog 'n baie kleiner minderheid van die blankes. Nou as jy net so daarna kyk, dan besef jy dat swart mense is by verre die meerderheid van die land, rolweg 80% van ons inwoners. So as 85% van 80% altyd vir 'n party stem. Ek dink dis baie belangrik dat almal dit moet weet. Die DA het nog nooit meer as 5% van die swart stem gekry nie. Die swart stem eintlik bo op daai 85% stem omtrent 10% vir nasionalistiese partye soos die EFF en die ander 5% verdeel hulle stemme tussen minderheidspartye, sogenaamde single issue partye en dan nou natuurlik die DA. 5% is die maksimum van hulle wat ooit vir hulle stem. Al wat maak dat 'n groter proporsie van die mense nie vir die ANC of die ANC se ideologiese dogter stem nie, 'n sogenaamde voter turnout. Ek het nou die Afrikaanse woord gekies. My program is meerendeels Engels. So die voter turnout, hoe minder mense gaan stem, hoe swakker doen die ANC, en as meer mense gemotiveer word om te stem, doen die ANC beter. En die rede daarvoor is eenvoudig, blanke mense is die groep wat die meeste stem van al die groepe. 'n blanke persoon of 'n blanke stemmer is ongeveer 2 keer meer geneig om te gaan stem as wat 'n swart stemmer is. So met ander woorde, al is ons 10% van die bevolking, kry ons miskien 20% van die stemme daar buite. En by verre die meerderheid daarvan gaan al reeds na die DA. Ek dink die DA het tot 'n baie groot mate die blanke stem ten volle gekonsolideer. Ekskuus. Gisteraand toe ek met Rob Dagen 'n gesprek voer, het hy byvoorbeeld die Wes-Kaap gekyk, vir my gewys. En 99% van die blanke stemmers volgens hulle meningspeiling, ek dink
Dit was nog 2 verkiesings terug, het op daai stadium toe nog DA gestem. Dit was daar heel bo gewees vir 'n hele paar verkiesings, net die laaste 2 verkiesings net die DA so bietjie afgekom na so hier by 92% toe. Maar die punt wat ek wil maak is die swart stemmers stem vir die ANC of 'n party soos die ANC wat meer ekstreem is as die ANC. So hoe is dit dan moontlik vir partye wat nie wil werk saam met die ANC of enige een van sy ideologiese dogters wat saam altyd tussen 65 en 70% van die stemme kry om 'n regering te vorm of 'n meerderheid te vorm wat die ANC kan uithou? Dit was 'n lang vraag wat my bietjie klink na 'n toespraak, maar kom ek sê vir jou wat ek dink. Dis die toespraak is meer vir die kykers dat hulle verstaan waaroor ons debatteer. Ek probeer agterkom wat is die punt wat ons maak. Jy sê my niks wat ek nie weet nie. Die punt is dis onmoontlik. Ek het nou gesê dis onmoontlik om 'n regering te vorm by die ANC sonder die ANC se ideologiese boeties. Niks is onwaar nie. Niks is onmoontlik nie. Hoe is dit dan moontlik? Laat ek antwoord. Die Vryheidsfront Plus staan vir vryheid van ons eie gemeenskap, van ons Afrikaners. Dis hoekom ons staan vir selfbeskikking. Dis hoekom ek veg vir selfbeskikking. Want as jy nie die reg het om oor jouself te regeer nie, dan sit jy met daai tipe probleme. Maar of ons nou daarvan hou of nie, ons bevind ons binne in Suid-Afrika wat op ons afgeforceer is in 1910 met 'n arbitreëre koloniale grens wat ons almal noem Suid-Afrikaners en binne daai konteks moet ons oorleef en 'n toekoms skep. Ons het nie gevra daarvoor nie. Hy's op ons afgeforceer. En binne daai konteks moet die Afrikaner sy pad vind. En ons kan lank praat oor hoe ons gekom het waar ons nou staan. Tweedens wil ek vir jou sê, ons is nie daar om ander gemeenskappe se politiek vir hulle te bedryf nie. Ek kan maar saam met jou waarneem wat tans in die wêreld en in die land gebeur. Ek dink dis algemene kennis dat die ANC is besig om in te plof. Hy het nou gegaan, sy steun waar hy op 'n stadium 2/3 of amper 70% gehad het, is hy onder 40%. En dit word al slegter en al slegter en al slegter. En dis nie my visie nie, dis nie my plan noodwendig nie. Maar daar's al groter wordende swart gemeenskap wat ontnugter is, wat nie noodwendig saamstem met die MK se radikale beleid nie, wat nie noodwendig saamstem met die EFF nie, selfs nie met die ANC nie, wat ander politieke tuiste soek. Ek sien nie, ek wil die tuiste tans is hulle wegbly stemmers. Dis baie moontlik. Hulle wil nie DA gaan stem nie. En natuurlik, maar dis hoe dit werk. Hulle bly weg, ja. Eerste stap is as jy ongelukkig is, bly hulle weg. Wat hulle van tevore nou gedoen het. Tweede stap is hulle begin 'n alternatief of hulle stem vir 'n ander party of wat ook al ons sal kyk wat die toekoms basies uitspeel. My visie is nie om te probeer om nou 'n regering saam te stel sonder die ANC nie. Die kiesstelsel en die waarskynlikheid wat ons gaan sien in die tyd wat gaan kom ek sê nou vir jou. Die einde van hierdie jaar het ons plaaslike verkiesings reg deur Suid-Afrika. Jy gaan koalisies sien in stadsrade reg oor Suid-Afrika wat gevorm moet word. En ons mense, wit mense, Afrikaners, bevind hulle waarskynlik in elke stadsraad omtrent reg deur die land. Wat maak ons? Ons sal daai besluite moet neem. Sit ons eenkant en sê ons maak of dit nie waar is nie en ander mense besluit oor jou, of neem jy deel op 'n manier om jou eie belange te gaan beskerm? Dis die tipe gesprek en besluite wat vorentoe geneem sal basies moet word. Maar waarvoor die Vryheidsfront Plus staan is ondubbelsinnig en ons missie uitgespel, ons ideale van selfbeskikking, artikel 235 van die grondwet. Dis die Vryheidsfront se werk. Ek het hom voorgestel. Die akkoord, die Afrikaner akkoord. En ek weet jy het 'n program gemaak, ek het hom gesien. Ja, vanoggend, ja. Ja, ek is jammer, ons moet dalk by die feite kom oor die artikel oor die akkoord. Daar's 'n klomp waninligting wat die wêreld ingestuur word deur organisasies soos Tabok, soos individue, Hein Marx en 'n paar ander mense wat totaal die kat aan die stert beet. Ons sal definitief daarby uit. Ons moet daaroor praat. Van die hoofonderwerpe wat ek wil bespreek. Ek kan nie wag. Wat ek eintlik net probeer sê het is ek dink ons almal moet dit besef want ek dink die DA was baie goed daarin gewees om hierdie illusie vir ons te skep dat daar 'n moontlikheid is dat hulle 'n verkiesing kan wen. Korrek, maar dit gaan nooit gebeur nie en ek dink dis ons het dalk by mekaar verbygepraat. Wat ek probeer sê het is dat om die ANC, die EFF en die MK, as die ANC nou nog 10 keer gaan split, al die splitte saam te oorwin, gaan nooit gebeur nie, dit is onmoontlik. Die fout wat die DA doelbewus gemaak het en waarvoor die groot meerderheid van wit mense geval het, is om te dink jy stem vir 'n party wat die ANC kan wen en dan alleen die regering word. Dit gaan nooit gebeur nie. Ja nee, ek dink dis die belangrikste feit wat die mense moet weet, want sodra jy dit weet, dan kan jy begin kyk na alternatiewe, want ek dink mense wat ek ken, mense wat ouer as Dr. Mulder is, wat KP en HNP lede is, as hulle gaan stem, dan stem hulle vir die DA. Baie van hulle, nie almal nie, maar baie van hulle. Ek wil daaroor praat, en kom ek maak net vinnig die een punt.
Want deel van hierdie misplaaste strategie wat die DA doelbewus bring om te sê Ja. ons is die groter party. Dis 'n leuen, want kom ek vir jou so sê, as jy nie op jou eie meer as die helfte van die stemme kan kry nie, Dan is help jy dit ook in elk maar 'n geval klein niks. party, jy's 'n groter kleiner party, Ja. want jy het ander nodig om te kan regeer. En ek sê nou vir jou, die DA gaan in die veld tog kom met hulle ou triek om te sê moenie jou stem mors op 'n kleiner party nie. Dis 'n leuen. Natuurlik, ek dink as 'n mens net wiskundig daarna te kyk hoe kleiner die party is vir wie jy stem, solank hy net groot genoeg is om 'n setel te kry, hoe meer is jou stem werd. Maar natuurlik, Want dit vat meer stemme vir 'n groot party om een setel te kry as vir 'n klein Dis korrek. party. Nou kom ek sê vir nou. Jy kan jou stem in Suid-Afrika mors in net 2 gevalle. Net 2 gevalle. Kom ek noem vir jou wat dit is. En ek sal seker maak dat die kiesers dit weet in hierdie verkiesing wat kom. Die eerste manier om jou stem te mors, en baie van ons eie mense is skuldig daaraan en mors hulle stem. Wat doen hulle? As jy kan registreer om te stem en jy doen dit nie, of as jy geregistreer is en jy gaan stem nie, dan mors jy jou stem. Of as jy vir die ANC stem. Dit is maar dis nie vir die ANC nie. Die tweede manier hoe jy jou stem kan mors is as jy stem vir 'n politieke party wat nie jou waardes dra nie. En ek sê vir jou, ek sien dit my voor die oë afspeel, verkiesing na verkiesing was dit die geval. Ons mense wat sekere waardes voorstaan, gaan stem vir die DA. En dit is soos 'n potlood waarvan die punt afgebreek is. Want nadat jy jou steun vir hulle gegee het, vat hulle jou steun om 'n totale ander proses aan die gang te sit wat met jou waardes niks te doen het nie. Ja. Dan mors jy jou stem. So ek dink dis 'n goeie plek om nou daar te begin kom by die debat oor hoe gaan julle julleself as 'n alternatief vir die DA aanbied, en daai vraag het eintlik 2 besprekingspunte onder hom. En die eerste een is eenvoudig, hoe is julle 'n alternatief? Verseker. Hoe is julle anders? En die ander deel wat ek dink ook belangrik is hoe gaan julle julleself as alternatief verkoop aan die mense? Want ons kan vir baie lank praat oor die DA en hoe sleg hulle is, maar een ding wat hulle reg gekry het is om die mense, soos ek nou gesê het, te oortuig, hulle is die enigste opsie wat daar buite is. En baie mense, soos jy sê, daarvoor geval, selfs mense wat so ver regs is soos kan kom, stem vir 'n ultraliberale party. As ek wil net noem vir die mense wat kyk, as jy die DA se manifest gaan vat en jy gaan vergelyk hom met Amerikaanse partye of Europese partye, dan is die DA eintlik linkser as die linkse demokratiese party in Amerika. Korrek. En in Europa, wat oor die algemeen, jy weet, linkser is as wat Amerika is die DA baie ver, nie ver links nie, maar baie Nee, dis waar. gevestig aan die linkerkant van politiek. Hulle is liberaal, nie eers klassiek liberaal nie, tot 'n mate neoliberaal, maar ook tot 'n mate wat die mense lief is om te noem woke liberaal. Geld word spandeer om gay vla op strate te ver, waar die geld kon gespandeer gewees het om die plakkers langs die straat te verwyder wat die plek opvoeter, en so aan en so voorts. Ekskuus, ek gaan nou by dokter uitkom. So dis die punt wat ek probeer maak het. So kom ons begin by daai onderwerp nommer 1. Hoe is julle anders as die DA? Want ek dink wat ons die idee gee dat julle basies begin om die DA in groen te word, is die feit dat die Vryheidsfront Plus baie sagter geraak het in hulle, of eintlik baie meer gematig geraak het in hulle kritiek oor dit wat sleg is, baie minder begin uitsprake maak het en harde uitsprake maak het teen die regering, baie minder begin het om regtig waar vir ons dit duidelik te stel dat hulle daar is om 'n totale ander standpunt in te neem as die DA. Dit gaan alles maar oor persepsie versus realiteit, maar die persepsie is in hierdie geval baie belangrik. En as ons gaan kyk na die verkiesing waar die Vryheidsfront Plus die heel beste gedoen het in my leeftyd, in elk geval, was net na daai hele Jelana Barkhuizen storie toe die DA so daar opgevoeter het, en die Vryheidsfront Plus het hierdie harde standpunt ingeneem en gesê ons gaan terugslaan en al daardie dinge, en daar het die Vryheidsfront Plus verdubbel in hulle steun en hulle het momentum gehad, en toe gaan hulle die volgende verkiesing gooi al daai momentum weg deur sag te wees, deur nie hard op te tree nie vir die mense te sê ons staan vir julle as Afrikaners nie. Dokter kan dalk nie met my saamstem nie, maar ek kyk uit hierdie dinge uit as iemand wat nie 'n perd in die resies het nie. Ek hoop die DA verloor redelik steun, want hulle is besig om baie meer skade vir my te maak, dink ek, as enige ander party, insluitende die EFF en die ANC. Maar
dit is hoe die Vryheidsfront Plus voorgekom het en ek dink dit is hoekom baie minder mense vandag vir die Vryheidsfront Plus stem as Nee, toe. beslis nie, jy is 100% verkeerd en ek jou gou verduidelik hoekom jy verkeerd is. Jy het toe oor die DA gepraat het jy die woord mooi gebruik van het vir die DA gestem. Jy's reg. Dit was die verlede tyd. As jy nou gaan op sosiale media, nou op hierdie oomblik, gaan kyk wat sê mense op sosiale media oor die DA nou. Gaan kyk wat sê hulle oor John Steenhuisen, gaan kyk wat sê hulle oor die DA en sy posisionering. Nee, dit weet ek goed. Alright, nou goed. Maar in die geval van verkiesingsuitslae is daar nie 'n hede nie, daar's net 'n toekoms en 'n verlede. Ek werk aan die toekoms. Ek werk altyd aan die toekoms. Toe ek as leier van die party verkies is in Februarie verlede jaar. En die toespraak wat ek gehou het is beskikbaar, ek kan hom vir jou stuur. Het ek 'n paar goed gesê, maar ek het onder andere gesê die Vryheidsfront Plus is nie in die sleurstroom van die DA nie. Ons is ook nie in die sleurstroom van die ANC nie. Ons is 'n party in ons eie reg wat staan vir ons ideale rondom ons beleid, rondom selfbeskikking, rondom vryheid, rondom skep van 'n toekoms vir ons kinders in hierdie land en hierdie kontinent. Dis my uitgangspunt. En ek het duidelik gesê ons moet duidelike blou water afstand skep tussen ons en die DA. Ja. En ek moet tog seker maak dat jy ons verklaringe en goeters kry, my toesprake kry oor waarmee ons besig is. As jy kyk na die politieke spektrum in Suid-Afrika, van die een kant na die ander kant, en mense moet dit baie verduidelik in 'n sekere mate. Die ou eenvoudige indeling van regs-links is nie noodwendig geldig nie, want dit werk nie heeltemal so nie. Maar as jy op die politieke spektrum in Suid-Afrika kyk, dan sê ek daar is 'n leemte uit die aard van die saak op die regterkant van die sentrum. Verseker. Regter, presies. Dis wat ek gesê het in die vorige video. Maar weet jy wat, voor jy dit gesê het, dis waarmee ek besig is nou vir 'n jaar. En deel daarvan is om die Vryheidsfront Plus te posisioneer presies daarop. En het ek net vir jou gesê het, jy mors jou stem as jy vir 'n party stem wat nie jou waardes dra nie. Die waardes wat daarmee saamgaan is tipiese Christelike westerse waardes. Want ek weet, en ek dink jy weet dit ook, daar's 'n geveg in die wêreld aan die gang op 'n internasionale skaal tussen die behoud van Christelike westerse waardes en beskawing teenoor die aanslag wat kom van die ander kant af in terme van Islam en die hele gebeure daar rondom. Dit speel uit op hierdie oomblik. Vryheidsfront Plus voel hom daarby gemaklik en ons was nog altyd daar. Gaan kyk ons manifeste uit die verlede uit. Het ons dieselfde waardes genoem. Ons beklemtoon dit dalk nou sterker en meer, want dit is presies waarvoor ek staan en ek sal vir jou net nou kan vir nou vir jou lees die waardes wat ek in gedagte het waarmee die party besig is en waar ons gaan posisioneer. Dis my fokus, maar ons mag verbaas wees om te vind dat baie van daai waardes wat vir my en jou van belang is, ook vir mense uit ander gemeenskappe van belang is, wat vir hulle net so belangrik is en wat vir hulle ook van waarde is en dit het 'n appel en hulle moet maar besluit wat maak hulle daarmee en hoe leef hulle daai behoefte na daardie waardes basies uit. Die Vryheidsfront is alles behalwe naby die Demokratiese Alliansie. Ek kan jou dit verseker, ons was nie, ons is nie. En as ons in 2024 swakker gevaar het, was dit nie vir 'n oomblik omdat ons sagter was op die ANC of sagter was op die regering of die DA nie. Daar's baie ander redes hoekom dit gebeur het. Ek weet dit. En ek is besig en ek draai dit om en ek sê vir jou, hou maar dop wat tans gebeur en wat gaan gebeur in terme van die Vryheidsfront Plus en die pad wat ek vorentoe gaan. Ek weet presies wat ek moet doen. Ek weet presies waar ek die party wil posisioneer, want ek wil verwoord wat brand in die hart en in die siel van my eie mense. Dis al wat jy hoef te doen. As Dis waarmee ek besig. een sin vir my kan sê, wat maak die Vryheidsfront Plus anders as die DA? Wat sal Vryheid- daai een sin wees? Die Vryheidsfront staan onbeskaamd vir Christelike westerse waardes, wat maak dat hy 'n party is na die konservatiewe kant toe. Ons is nie 'n party met liberale uitgangspunt met individuele benadering nie. Ons is volksgerig, ons is gemeenskapsgerig. En dit maak ons totaal anders as wat die Demokratiese Alliansie betref. Die stomme DA is tans doodstil. Dit is vir hulle bitter moeilik. Hulle kan hulle nie uitspreek in terme van wat in buitelandse beleid gebeur nie. Dit is vir hulle bitter moeilik. Hulle kan hulle nie uitspreek nie. Inteendeel, daarom gaan Steenhuisen saam met Ramaphosa en sit in die Oval Office Ja. en hy laat hom gebruik. Hy identifiseer met Trump se vyande in die Amerikaanse politiek En hy gaan die prys daarvoor betaal by die stembus, want dit is nie wat in die hart brand van my eie mense nie. Natuurlik nie. En ek dink wat in ons mense se hart brand is nog erger as dit wat hulle in die openbaar bereid is om te sê. Ek dink ons mense is op hierdie stadium, as 'n ou nou die bipolêre terme soos links en regs moet gebruik, verder regs as wat hulle dus eers wil erken, behalwe as jy nou dalk individuele gesprekke met hulle voer. Maar ek wil net bietjie terugkom by die DA. Waarom is die Vryheidsfront Plus histories en tot op hede so verskriklik bang gewees om die DA
dit erg te kritiseer of aan te val selfs in die publiek en so aan. Dis net Nee, kom ek iets wat ek nog nooit regtig gesien gebeur het nie. Nee, kom ek vir jou sê in die Weskaap byvoorbeeld was ons in 11 koalisieregerings saam met die DA. Alright? En die aandrang, daai selfde Afrikaners wat jy net van gepraat het wat so radikaal regs is en dit was ironies. Ja, Mense wat van vol bloed KP's was, is in mas na die DA toe. natuurlik. Vreemd. En as ons net nou gaan praat dalk oor selfbeskikking en wat gebeur het in 99 verkiesing, het die Vryheidsfront Plus 75% van ons steun verloor, want toe hardloop Afrikaners, daai konservatiewe KP-ooms, na die DA en Tony Leon toe. Ja, ons Maar sal tot en- praat oor hoekom dit so was. Ek dink Ja, dit is 'n interessante gesprek. Ek sê jou presies sê hoekom dit so was, maar goed, jy vra oor die DA en kritiek vir die DA ensovoorts. Ons eie mense wat dink hulle is slim om strategiese redes stem hulle vir die DA, Ja, want hulle dink die DA het 'n beter kans teen die nare ANC. natuurlik. Daai selfde Afrikaners is die eerste wat na jou toe kom en sê die ANC is die probleem. Moet tog nie met die DA beklei nie. Julle moet saamwerk teen die ANC. Jou eie mense sê dit vir jou. Jy kan maar gaan kyk. Dit is die waarheid, maar hoekom gee julle om wat hulle sê? Want as iemand vir my sê moenie die Vryheidsfront Plus aanval nie, moenie die DA aanval nie, moenie hulle kritiseer nie, dan gee ek net nie om nie. Nee, jy moet Hoekom omgee. gee ek om? Jy moet ongelukkig omgee, want daai mense wat daai standpunt het, gaan na die stembus toe om moet gaan stem. En as jy die indruk skep van jy beklei met die DA kamstig om en wat nou van die nare ANC? Maar julle kompeteer net met die DA. Nee, kom Soos ons gekyk het na daai demografie en hoe die demografie stem, julle kompeteer in dieselfde demografie as die DA. Julle dis die DA gaan net by julle stemme vat en julle gaan net by die DA stemme vat. Nie een van julle gaan stemme by die ANC vat nie. Nee, dan nee. Dit is julle kompetisie. Ek weet. Ek stel nie belang in die ANC se stemme nie. Presies. Ek dan dit maak nie saak nie. Maar as die mense, daai gewone Afrikaanse ooms vir jou sê, julle moet tog net nie onder mekaar beklei nie. Maar dis politiek. As jy gaan kyk wat doen die demokrate en die republikeine, wat sê hulle oor mekaar? As jy gaan kyk nou in Nederland, wat sê die PVV oor die VVD? Dit is hulle mense maak harde standpunt. Hulle val mekaar aan, hulle kritiseer mekaar. Hulle maak dit baie duidelik vir daai persoon op die straat. Hier is hoe ek verskil van hierdie ou. Hier is hoekom hierdie ou verkeerd is. Correct. As julle dit nie gaan doen nie, dan gaan niemand kan sien hoe julle verskil nie. Ja, En dis die punt wat ek probeer maak. Julle gaan dit duidelik moet maak wat is die verskil tussen julle en die DA en die enigste manier om dit te doen uit 'n media propaganda oogpunt uit is om die DA aan te val, want as julle net 'n lang manifest gaan skryf en hom gaan publiseer op julle webtuiste, kan ek vir julle beloof dat as al 100 mense is wat dit gaan lees, gaan dit baie wees. Nee, ek weet dit. Ek het nie in hierdie spel oorleef vir 38 jaar as So ek nie die weet hoe vraag hy werk nie. is, so julle sê Ek julle weet hoe hy wil werk. nie die DA aan nie, want Nee, ek julle het is dit bang gesê vir nie. die oom Nee, wat nee, dan sê, maar julle moenie die DA aanval. Nee, ek het nooit gesê ek val nie die DA aan nie. Maar dit sal 'n dom strategie wees om jou volle energie net op die DA te fokus en ek is hier met 'n kleinlike geveg daar. As dit nie sien julle nie die DA as julle enigste kompetisie in terme van die politieke spel nie. Waar anders gaan julle stemme weg? Maar natuurlik. Of die DA of die mense wat net nie stem nie, want daar's baie wat nie stem nie, wat net voel daar's niemand wat vir my staan nie en dan gaan stem hy net nie. Nee. Die politiek is bietjie meer gekompliseerd as dit. Ek weet presies wat my teikenmark is. Ek weet presies waar my stemme vandaan moet kom. Om dit reg te kry, kan ek 'n stomp benadering volg en my kop gaan stamp teen die muur en dink ek gaan daarmee slaag? 'n Trump benadering as ons hom so kan stel. 'n Donald Trump tipe benadering. Nee, dis glad nie dit nie. Of ek kan strategies weet presies wat ek doen en dalk is ek daarmee besig. Wie beklei tans die hardste teen die ANC, die Vryheidsfront Plus of die DA? Nou, ek kan nie weet nie, want ek sien nie enige iemand daarteen ideaal klein nie. Ek sien twee koalisievennote wat saam met die ANC werk. Jy is oningelig. Ek is jammer om dit vir jou direk te sê. Ek is nie normale mens. Jy glad nie. Willem, regtig. Mens kan my beledig en sê ek is onnosel of ek is oningelig en al daai. Maar ek is die ou wat sit en kyk en die politiek dophou. Ek dink ek lees meer die nuus as die gemiddelde persoon. Ek is dalk nie so ingelig soos die super ingeligte Vryheidsfront Plus nie, maar ek is die gewone mens en ek sien nie wie hard teen die ANC beklei nie. Dalk was dit effens ironies geweest. Natuurlik, die DA doen niks nie. Die DA doen absoluut niks.
teen die ANC nie. Dean McPherson gaan en hy praat die expropriation without compensation goed. Nee. Steenhuisen gaan Withuis toe en sê Cyril Ramaphosa is reg. So ja, dalk het ek so 'n bietjie, jy weet, provokatief gesê, ek sien nie 'n verskil nie. Nee. Ek sien definitief 'n verskil, maar wat ek eintlik probeer sê daarmee is ek sien nie 'n baie duidelike Vryheidsfront Plus poging om hard te beklei teen die ANC of teen die DA se liberalisme. Nee, met respek, ek is nie snaaks nie en ek probeer nie lelik wees nie. Jy moet kennis neem van wat buitekant aangaan. Het jy kennis neem wat Fikile Mbalula oor my gesê het die 8de Januarie? Ja, natuurlik. Wat sê hy? Ja, hy hou duidelik nie van Dr. Mulder nie. Hoekom nie? Want ek vat die aansien want Dr. Mulder is 'n rasis. Dit is hoekom nie. Nee, want ek vat die ANC aan. Ja. Hy verwys na my as reactionary forces in the government of national unity. Sê dit van die DA? Nee, hy sê dit nie van die nie. Maar natuurlik nie. Hoekom nie? Oor die standpunte wat ek inneem. Toe ek van die FSA af teruggekom het saam met Theo de Jager en Gerard Papenfoes, kom ons terug uit die Withuis uit met hier's die voorwaardes wat ek in die parlement aan die president oordra. Toe ek die president in die parlement aanvat oor swart ekonomiese bemagtiging, met wie beklei met my, want ek durf hom ontmasker oor sy beleid. So al wat ek vir jou sê is, ek weet presies waarmee ons besig is en jy moet maar dophou in terme van die posisionering waarmee ons tans besig is as Vryheidsfront Plus. Ek gaan verwoord, ek is besig daarmee om te verwoord wat brand in die hart van my eie mense. Natuurlik, ek hou dit is waarmee ek besig is. Laat ek dit so stel, ek hou dit op, maar ek wil meer sien. Ja, natuurlik. Ek wil meer sien. Ek wil sien hoe word John ek meen kom ek vat 'n voorbeeld myself. Ek het al vir John Steenhuisen en die DA gekritiseer lank voordat dit sosiaal aanvaarbaar was. Nog in daai tyd ek was ook een van die wat baie erg deurgeloop het oor my kritiek op die DA. Ek en my vrou was nou die dag daar by Loftus gewees. Iemand het vir ons kaartjies geskenk en daar was een of ander DA raadslid of iets daar gewees en hy was te bang om met my te praat, maar hy het my vrou mee gepraat en vertel hoe slegte ou ek is. Mense het vir my in die kommentare gesê jy skep verdeeldheid. Daai kan ek net nie vat as iemand dit sê nie, want dan as iemand sodra iemand sê jy skep verdeeldheid of jy saai verdeeldheid dan besluit ek sommer self daai ou se opinie maak nie saak nie, want hy het baie min intellektuele kapasiteit. In elk geval ek is in hierdie stryd en ek wys uit wat die DA is. Ja. Ek het programme gehad oor Helen Zille en haar geskiedenis. Die absolute liberale gees wat deurdrenk is in die DA, die feit dat hulle hele filosofie eintlik skoei op hierdie 20ste eeu se beleid van post-Tweede Wêreldoorlog liberalisme. Ek sien nie daai selfde retoriek van die Vryheidsfront Plus af nie. Kan jy net vir so dit wat ek sê, ek sien niks daarvan van die Vryheidsfront Plus afkom nie. Ek sien Kobus Hofman beklei met Pieter Groenewald en dit is die jy weet dit is die groot bekleierery wat ek sien kom van die Vryheidsfront Plus af. Ek sien nie die Vryheidsfront Plus beklei vir ideologie. Dis totaal irrelevant waarna jy verwys. Maar dis wat mense sien. Nee, dis wat die mense sien. Dis nie wat die mense sien nie. Dis wat 'n klein groepie kyk wat na Kobus Hofman se kapriolle kyk. Natuurlik, mense kyk daarna, wat anders is daar om vir die mense te gee? Wat nee, ek sal vir jou al my podcasts stuur wat ek met al die podcasts Maximus en Gladiator het geskree, "Are you not entertained?" Korrek. En dis wat politiek is, is entertainment. Mense soek entertainment. Ek is nie met entertainment besig. Maar dis wat politiek is. Nee, glad nie. Ek is met die toekoms van my kleinkinders besig. Dis waarmee ek dis die waarheid, maar om die toekoms van jou kleinkinders te bewerkstellig dat hulle 'n goeie toekoms het, moet jy wen. En om te wen moet jy die mense kan oortuig en om die mense te kan oortuig moet jy kan entertain. Nee, ek entertain niemand nie. Hierdie is nie entertainment nie. Hierdie gaan oor die toekoms van my kinders, my kleinkinders en elke Afrikaner daar buite se kinders. Dit is hoe ernstig dit basies is. Verseker. En weet jy wat? Gaan kyk maar 'n bietjie op sosiale media, waarvan word ek beskuldig deurlopend? Daai ou beklei altyd met die DA. Gaan kyk maar self. Wel, dis 'n goeie beskuldiging. Ja, nou maar net meer. Nee, dat ek ook dit sien. Ek weet wat ek doen in terme van strategiese posisionering en nou sê ek vir jou, ek gaan nie die meerderheid van ons mense kry om die Vryheidsfront ondersteun deur negatief te beklei met die DA alleen nie. Jy moet vir jou mense 'n alternatief stel. Iets stel wat hulle verbeelding aangryp, iets wat hulle motiveer vir iets positiefs wat vir 'n toekoms kan bied. Dis wat jy moet doen. Natuurlik deel daarvan moet jy uitwys wat die opponente is en ek moet vir hulle uitwys dat hulle keuse aan die DA mors hulle stem
want hulle stem vir iets wat nie hulle waardes dra nie. Moenie so dom Verseker. wees nie. En dit is wat ons doen. Maar dit is die grootste probleem wat ek geïdentifiseer het by die algemene stemmer, die boer daarso in Tabazimbi of wat ook al, wat regtig geen politieke, hy's glad nie polities aktief nie, hy gaan net aan met sy loopbaan of die ingenieur hierso in Pretoria Oos, wat regtig waar min omgee oor die politiek. As jy na daai persoon toe gaan, en jy vra vir hom, waarvoor staan die DA vir wie hy nou gestem het, gaan hy nie vir jou kan sê nie. Korrek. Hy weet nie eers die DA is liberaal nie. Korrek. En dieselfde met die Vryheidsfront Plus, hy gaan ook nie vir jou kan sê waarvoor staan die Vryheidsfront Plus nie. So dis hoekom ek wil sien dat die Vryheidsfront Plus moet hulle diferensieer van die DA, en die enigste manier om dit te doen is om jy weet, standpunt in te neem en dit op 'n manier te doen, amper soos Donald Trump, wat vermaaklik is vir die mense, wat die mense graag wil lees. Want die mense is baie meer geïnteresseerd om te lees oor Eben Etzebeth se sussie wat hy nou na 30 jaar gevind het, as wat hulle is oor goeders wat eintlik baie belangriker is, wat eintlik, soos hy sê, die toekoms van hulle kinders bepaal. Ja. En daarom dink ek Donald Trump was, of jy nou hou van hom nie, hy was een figuur gewees wat dit reg gekry het om eintlik half 'n revolusie te begin in Amerika, die wegbeweeg van die ou neokonservatiewe gedagtes af, en die manier hoe hy dit gedoen het was deur mense te vermaak, deur 'n entertainer te wees, en ek dink dit is nie iets wat uniek is aan hom nie, dit is iets wat basies deur enige populistiese leier in die geskiedenis gedoen is. Of jy nou praat van Mussolini of van Lenin of van wie ook al, enige iemand wat 'n groot omwenteling in die politiek, soos wat ons nou hier nodig het, bewerkstellig het, was so tipe ou gewees. En die ding is, 'n ou kan politiek hê van intellek en van akademiese gesprekke en manifeste en so aan, waar mens net probeer debatteer oor die nuances van die saak, of 'n ou kan so 'n tipe populis wees. En ek dink die mense soek daai populis, dis hoekom almal heeltyd sê ons wil 'n leier hê wat opstaan. Dis seker die tweede mees algemene ding wat jy sien as jy politieke gesprekke is. Ja, ons wil 'n leier hê. Ons het nie 'n leier nie, of ons het nie 'n leier. Nee, dis nonsens. Ek sal daai leier wees as hulle belangstel. En ek sê Ek dink die mense stel belang in enige iemand wat opstaan. Die mense wat skree ek wil 'n leier hê is lui. Hulle is lui. Hulle wil by die huis sit en iemand anders moet vir hulle die werk gaan doen, en dan voel hulle beter daaroor self. Niemand moet so geïnteresseerd aan jou eie toekoms wees as wat ons mense self moet wees nie. Niemand nie. En ek dink nie 'n populistiese benadering gaan in Suid-Afrika groot Malema is 'n populis. Ja, nou fyn. Ek sê vir jou, kom kyk maar daar waar ons werk. As jy nie jouself kan handhaaf met argument en intellektuele vermoë nie, daai plek sorteer jou uit en maal jou fyn in 'n baie kort tydjie. Die Vryheidsfront oorleef daar vir meer as 30 jaar nou, omdat ons 'n argument kan voer en 'n standpunt kan stel en ons mense se belange kan omsê. Maar jy wil vra oor die verskil tussen die Vryheidsfront Plus en die DA. Kom ek sê vir jou, ek lees vir jou waarvoor ek staan. En dan moet jy oordeel, is dit wel vir die DA gaan staan of dit is waarvoor hulle staan. En ek het vir jou gesê dit gaan oor waardes. Ek posisioneer die party regs van die sentrum. Dit beteken 'n meer konservatiewe benadering vir daardie tipe waardes wat ek glo in ons mense se harte brand, en kom ek lees hulle vir jou. Christelike waardes, selfbeskikking, minderheidsregte, geen toleransie vir misdaad, veilige beskermde grense, kulturele konservatisme, veiligheid en nasionale sekuriteit, burgerlike vryheid, persoonlike vryheid, respek vir die oppergesag van die reg, tradisionele familiewaardes, meriete, gelyke geleenthede, nie gelyke uitkomste in die DA, gelyke geleenthede, federalisme, desentralisasie, nasionale identiteit en patriotisme, bedoel 'n eie patriotisme waarvoor dit vir ons staan, sosiale orde en stabiliteit, private gewaarborgde eiendomsreg, vrye markekonomie, respek vir regering, jou eie individuele verantwoordelikheid en vryheid, respek vir tradisie en instellings. Dis al daai waardes wat oor eeue heen suksesvol bewys het wat lande van 'n sukses maak. Dis waarvoor hierdie party staan. Dit is die boodskap wat ek aan ons mense toe gaan bring, en ek het geen bekommernis nie, ek gaan nie vir 'n oomblik wakker lê nie. Enige kiezer, daai boer wat jy van praat in Tabazimbi, en ek is oortuig daarvan, hy's 'n slim boer. Hy het lankal vir homself uitgekyk wat vir die DA staan, en hy weet waar hy wil heen gaan. Hierdie waardes is goed wat ek vir jou sê, die mense wat ek glo my mense is in hierdie land. Dit is waarna hulle glo, dit is waarvoor hulle staan, en dit is wat ons gaan gebruik en waarvoor ons op pad vorentoe gaan loop. En ek vra nie verskoning daarvoor nie, ek gaan nie met die DA kapriol daaroor nie, ek gaan nie met die ANC probleem nie.
Maar ek glo, dit is wat brand in ons mense se harte. Dis alles wat werk op daai basis. Dit waar ons heen is. Kyk, ek weet dat die Vryheidsfront Plus het 'n ander ideologie as die DA. Ja. Ek probeer ek probeer myself in die skoene van my kyker sit. Dit is hoe ek eintlik al my video's benader. Ek sit myself in die skoene van my kyker en probeer vra uit sy oogpunt uit vra. Graag. En ek dink dis hoe ek eintlik sukses bereik het en ek meen as ek aan die hoof gestaan het van, kom ons sê, die Vryheidsfront Plus se media strategie of election campaigning, wat noem julle dit? Wat is die mooi Afrikaanse woord daarvoor? Verkiesingsstrategie, verkiesingsveldtogte wat ons voer Verkiesingsveldtogte, dan sou ek sou baie ander idees gehad het as die manier hoe julle dit tot dusver bedryf het. Maar ek weet dis maar 'n verskil van opinie. Ek glo ek sou dit beter kon gedoen het. Nee, sou nie. Maar in elk geval, ek dink elke ou dink hy sou dit beter kon doen en dis die punt wat ek probeer maak. Ja. Kom ons kom by ek dink ek wil afsluit met die gesprek oor selfbeskikking. Graag. En maar voordat ek daarby wil uitkom, wil ek bietjie gesels oor daai onderwerp van populisme en spesifiek etnosentrisme. En dit is die feit dat ons nou kan raak sien hoe mense in Suid-Afrika al hoe meer en meer etnosentristies begin te raak, spesifiek in die manier hoe hulle stem en die partye wat hulle ondersteun en so aan. Wel, almal behalwe die blankes in elk geval. Die blankes is die enigste groep wat nooit etnosentristies was nie. En ek dink ook werklik eintlik die enigste groep wat geglo het dat die reënboognasie kan werk. Maar blankes is nie etniese groep nie, dis 'n rassegroep. Wel die blankes in Suid-Afrika, as ons hulle groepeer, daai groep glo nog of het nog tot baie onlangs so in die reënboognasie ideaal geglo. Of hulle nou, jy weet, Britse afstammelinge of jy weet Afrikaners of wat ook al is. Of Pole of wat ook al, daai mense is die groep wat ons kan saamgroepeer en sê hulle het nog geglo in die reënboognasie. En tot 'n mate, die kleurlinge het altyd vir die DA gestem in die meerderheid van hulle in elk geval, omdat hulle nie 'n politieke tuiste gehad het nie. En die Zulus, nadat die EFF tot 'n baie groot mate deur die ANC met bloedgeweld vernietig is, het hulle ook meerderheid by die ANC geskaar en sodoende het ons hierdie groter tentpartye gehad. Ja. Maar nou sien ons 'n baie interessante fenomenon en dit is die feit dat mense begin ultra-etnosentristies te raak. Die Patriotic Alliance, Guyton McKenzie, nog 'n populis, is het nou hoeveel verkiesings het hulle nou al aan deelgeneem? Is dit nou hulle tweede verkiesing of het hulle nog net een? Ek dink is die eerste een. Ja, net al dis die tweede een gewees. Okay. Hulle is besig om die DA groot pak slaag te gee in die Kaap-provinsie in elke enkele kleringgebied. Ek het daar op Wayne Soesman se X gekyk. Hy plaas mos al die tussenverkiesing resultate. Amper elke enkele tussenverkiesing wat gehou is. En dit sluit in al die plekke. Obviously is dit meerendeels in klering areas gewees, maar elke enkele een van hulle het die PA nou gevat by die DA. En jy sien dieselfde met die MK gebeur, die MK party bring 'n tipe van 'n Zulu nasionalisme aan die ou ANC ideologie en hulle kry ondersteuning van die Zulus en so aan. Die enigste groep wat nou nog nie 'n party gekry het wat net vir hulle belange staan nie, is die Indiërs, behalwe natuurlik die Moslem Indiërs wat die Islamitiese party het. Sien die Vryheidsfront Plus hulle self as hoe gaan die Vryheidsfront Plus hulle self in hierdie milieu sien vorentoe gaan hulle ook meer etnosentristies begin raak en fokus op daai etnosentrisme, soos wat ons in Europa ook nou sien gebeur, of gaan julle nog hou by bietjie meer versigtig wees en meer praat oor ons staan vir ander minderhede ook en so aan? Jy moet as 'n politieke party handel met die werklikheid wat jy in die land vind. En as jy aan standpunte kyk of jy my standpunt kyk, en die Vryheidsfront sê dit ook, ons het 'n abnormale situasie. Eerstens, ons het 'n kunsmatige grens gekry in 1910, wat ons almal Suid-Afrikaners genoem het. Wat is dit? Dis 'n geografiese aanduiding. Waar in Afrika? Suid. Ek het eendag 'n onderhoud gehad met 'n Amerikaanse joernalis wat my gevra het, how many people speak the language South African? Daar bestaan nie so 'n taal nie. Daarom sê die grondwet 11 amptelike tale wat erkenning is van die diversiteit en die verskeidenheid. En al die verskille wat jy sal kry in Europa tussen lande en volke, het ons almal hier en meer. Ons het hier eerste wêreld en derde wêreld. Ons het hier rasseverskille. Ons het ontwikkeld en onontwikkeld. Dit maak dit nog moeiliker. En jy sal sien in Suid-Afrika word daar deurlopend pogings aangewend vir nasiebou en vir sosiale kohesie word gesê.
Die feit dat dit aan mekaar gesê word oor en oor bewys dat dit nie bestaan nie. Daar is nie nasionale kohesie nie. En hoekom? Die resep was nog altyd verkeerd. Die resep, sê ek, is om te strompel van een sportgeleentheid na die volgende. Dit het begin in 95 met die rugby wêreldbeker, teen meneer Mandela daar staan en die volk dink dit is wonderlik. Die cricket wêreldbeker wat ons in die kwart uitgeval het, die poging om die Olimpiese spele te kry, toe gaan hy Athene toe, die sokker in 2010, vir 3 maande tot die diewe ophou steel, almal is bly, dis fantasties, ons vat mekaar se hande. Dit hou nie, dis nie standhoudend nie. Wat is die resep? Die resep is erken die diversiteit, erken die verskeidenheid, erken die etniese werklikheid van Suid-Afrika. En dan gebruik jy dit as die sterk boublokke, deur erkenning te gee daaraan, en jy bou 'n stelsel waarin dit erken het. En ek wil 'n eenvoudige beeld gebruik wat ek al jare terug geleer kry het van professor Karel Deuring af in Duitsland. En dit is hoe die Europese Unie ook aanvanklik begin het en suksesvol was, die vrugteslaai. Dit is in almal se belang om deel te wees van die groter ekonomiese vrugteslaai, dit is tot ons almal se voordeel. Maar in die vrugteslaai, laat my toe om 'n guava te wees, en jy kan 'n papaya wees, en ek kan 'n piesang wees, en gee aan elkeen die erkenning vir wat hy is en wat vir hom belangrik is. Maar die oomblik as jy probeer om daarvan 'n smoothie te maak, en die spul wil pap druk, dan spring mense uit, soos wat gebeur het met Brexit. En die ANC se strategie en filosofie en die DA se is 'n smoothie. Natuurlik. En dit sal nooit werk. Dit is 'n baie goeie manier om dit sal nooit werk nie. So die Vryheidsfront Plus, ons missie sê dit van dag 1 af. Ons huidige missie sê dit nog steeds. Ons is verbind tot die erkenning van daai werklikheid van verskeidenheid. Ons is verbind tot die selfbeskikking en die reg van die Afrikaner as sodanig. Maar daar's ook 'n ander werklikheid in Suid-Afrika. En Suid-Afrika is eintlik 'n land van minderhede. Jy kan kyk uit 'n rasse-oogpunt. Maar daar moenie die fout maak om te dink 'n Wenda is 'n Khoza nie. Hy is nie. Hy het 'n totaal ander benadering, hy het 'n ander kultuur wat vir hom belangrik is. En kom ons gee erkenning aan die verskillende gemeenskappe om dit te erken, maar ook vir die Afrikaner. En as ek net een punt kan maak. As jy vat wat 16 Desember gebeur het by Bloedrivier. Daar's 2 feeste, die voortrekker geloftefees by die voortrekker gelofteterrein en ander kant die rivier, die Suid-Afrikaanse een waar die president gepraat het. En toe het Guyton ewe naïef verkeerdelik gesê, mag dit die laaste jaar wees wat ons apart gaan feeste hou. Volgende jaar moet dat net die versoeningsfees wees. Gaan kyk my Twitter. Ek het onmiddellik getweet en gesê, jy het nie idee waarvan jy praat nie. Ek praat volgende jaar by hierdie geloftefees in die Vrystaat. Hoekom? Die Afrikaner is bereid om met ander saam te werk. Ons is bereid vir versoening. Maar daar kan nie versoening kom as daar nie erkenning is nie. Ja. Daar moet erkenning wees vir wie ons is, wat vir ons belangrik is, waarvoor ons staan, wat ons graag wil hê, ons eie gereg om dinge te doen. Maar ander gemeenskappe wil dit ook hê. En ek dink dit is tot ons voordeel as ons ander minderheidsgemeenskappe kan aanmoedig om ook wat vir hulle belangrik is op te neem en uit die dominasie te kom wat al kom uit die Oos-Kaap uit. En dit is hoe ek dit sien. Goed, in elk geval, kom ons skuif aan na die laaste onderwerp toe, laat ek net gou kyk hoe laat is dit nou. So ons het nog so 'n halfuur hoor. Tot reg. En ek dink dis goed want dis vir my die belangrikste onderwerp en dis die onderwerp oor selfbeskikking. Nou om net vir die mense so 'n bietjie agtergrond te gee. Voordat ek nou dit doen, ek wil interessant genoeg vir u noem dat ek het so oor die jare agtergekom, daar's eintlik maar 2 groepe mense onder ons Afrikaners. Die een groep weet nie regtig eers wat selfbeskikking is nie, sien dit nie eers as iets wat enigstens eers oor gepraat hoef te word of te praat moet word nie, want of hulle verstaan nie wat dit behels nie, of hulle dink net dat dit is iets wat net totaal en al onmoontlik is en buite hulle verwysingsraamwerk is en nooit gaan gebeur nie. Dan sal 'n kleiner groep mense wat nogal redelik sterk voel oor selfbeskikking, groot groep mense binne in daai groep wat die Vryheidsfront Plus geweldig kwaadlik neem, sê die Vryheidsfront Plus het ons versaak en ons kanse om selfbeskikking eintlik belemmer en allerlei sulke negatiewe dinge wat ons ook gaan bespreek. Maar om vir die mense die idee te gee, die rede hoekom dit vir my so 'n belangrike saak is want ek het gaan kyk na wat is eintlik ons mense se enigste oplossing. Dit help ons veel om heeltyd te praat oor hoe sleg die ANC en die DA en Suid-Afrika se land is, maar wat is die oplossing? En ons mense se enigste oplossing om definitiewe oorlewing vir ons mense te kan in Suid-Afrika in elk geval en vir ons volk as 'n volk te bewerkstellig is eintlik totale selfbeskikking, eksterne selfbeskikking, volledige selfbeskikking. Dit is eintlik presies dieselfde argument wat Theodor Herzl in sy eerste skrywes gemaak het en
En daar was vyandigheid teenoor Jode in Europa gewees, of dit nou hulle eie skuld was of nie, kan mense oor debatteer, maar hy het in elk geval daar gesê dat die enigste manier hoe hulle gaan oorleef en hoe hulle basies uitgelos gaan word en kan lewe in vrede en totaal hulle kultuur sal kan en hulle godsdienst en alles sal kan uitleef is met die skep van 'n staat vir Jode, 'n Joodse staat. Ja. En natuurlik het hulle dit nou gekry. Hulle het die eerste prys gekry in Jerusalem om op die ou ende die staat van Dawid self te kry, wat hulle eie weer kan maak en daar Israel te kon vorm. Maar voor dit was al gedagtes om in Argentinië 'n staat te gaan stig, in Indië 'n staat te gaan stig. En hulle was Uganda ook. Hulle was ernstig geweest, ons moet 'n staat stig en hulle het amper 100 jaar beklei voordat hulle daai staat gehad het in Palestina self, waar hulle nou hulle staat gaan stig het, toe dit nog net Palestina was, het hulle gaan bomme plant en plekke opblaas en hulle was terroriste gewees voor die Islamiete eintlik terroriste was, maar die punt wat ek wil maak is hulle het hard beklei daarvoor en hulle het dit gekry en hulle het baie mag in die baie westerse lande gehad, natuurlik wat ons nie het nie, maar die punt is hulle het daarvoor beklei en hulle het dit gekry en ek voel dat ons as Afrikaners sit in presies daai selfde bootjie waar ons ook kan sê dat dit is ons enigste oplossing, dis al manier hoe ons vrede en enige sulke hoe sal ek dit stel, net basies 'n normale lewe sonder die probleme wat ons vandag mee sit vir ons eie kinders te kan verseker. So, kom ons begin by die begin. Ons het gepraat oor die video wat ek vanoggend vrygestel het oor die Afrikaner akkoord. Ek weet nie wat ek gesê het daar nie. Ek dink u het gesê dat ek het iets verkeerd gehad in daai video. Ek weet nie wat dit was nie. Ek het nie self die video geskryf nie. Dr. Arie Sleeboes het daai video geskryf. Dis goed, maar daar's foute in. Ek nou sê voordat ons begin by die foute verduidelik vir ons wat het gebeur met die Afrikaner akkoord. Ons hoeveel mense wat nie eers weet dat jy van die bestaan van die akkoord nie. So wat is die akkoord? Ek dink ons moet by die begin begin. Die begin is voor die akkoord, lang voor die akkoord. In 1989 rond is daar 'n Britse joernalis met die naam van Andrew Kenny. En hy skryf 'n artikel in die London Spectator. En hy skryf die volgende, en onthou nou dis voor 94, toe die ANC nog nie regeer het nie, toe die Nasionale Party nog regeer het, en hy sê die volgende. En dit verduidelik alles hoekom ons 'n situasie het wat anders is om te hanteer. Hy skryf, hy sê, daar is 5 lande, net 5, buite Europa, wat regeer word deur afstammelinge uit Europa, wit mense. Kanada, die VSA, Suid-Afrika, Australië en Nieu-Seeland. In al 5 daai lande was die plaaslike mense, die indigenous bevolkings in daai lande, 100% van die bevolking, toe die Europeërs daar aangekom het. Vandag, 1989 se tyd, is die plaaslike bevolking in Kanada van die indigenous mense 0,5%. In Amerika 1,5%. In Australië iets in die 2-3%, in Nieu-Seeland 9%, in Suid-Afrika 84%. Ja. Dit verklaar hoekom die inwoners van die eerste 4 state baie gemaklik is met een mens, een stem. En die in Suid-Afrika sê, dit is nie die antwoord nie. Maar dan gaan hy aan en sê, but it also explains the moral superiority of the Boer as an invader. Wat sê ek? Ons voorouers het nie gekom met 'n uitwissingsstrategie en mense voor die voet uitgewis nie. Inteendeel, hulle het getrek met die enigste boek wat hulle gehad het, die Bybel. En het gaan onderhandel om ooreenkoms aan te gaan en te sê, ek wil jou nie uit jou wêreld uitdruk nie. Ek soek ruimte vir my om vry te wees. En ons onderhandel, nie hierdie rivier, daai kant van die rivier is joune, hierdie kant van die rivier is myne en ons bly in vrede saam. En daarom het die Afrikaner nooit gegaan vir een mens, een stem nie. Maar toe kom die Nasionale Party onder F.W. de Klerk en hulle sê ons moet wegbeweeg van die beleid af wat die goeders betref. En hoe gaan ons nou maak, want ons is 'n minderheid. En toe is daar naïef gesê ons moet wegkom van die een mens, een stem demokrasie alleen, ons gaan vir 'n regstaat. Ons gaan 'n grondwet kry wat verskans is. En die grondwet gaan bepalinge in hê dat dit nie saak maak wie die meerderheid nie. Al is die ANC die meerderheid. Hy kan ons nie benadeel nie, want die grondwet sê hy moet regeer op so 'n manier wat verskans is, dat dit ons nie gaan seermaak nie. Dit was die denke,
En dan gaan die grondwethof dit interpreteer. Ek het met meneer de Klerk verskeie debatte gehad en gesê, eerstens, wie dink jy stel die regters aan? En hoe lyk die regbank en wat is die gewaarwording en wat is die proses? Natuurlik. Tweedens, elke vergryp wat die ANC gedoen het die afgelope 30 jaar is gedoen binne die grondwet. Binne daai selfde grondwet. So die punt wat ek wil maak is, daarom is die Vryheidsfront Plus gestig vir selfbeskikking, vir vryheid, vir die ideaal om te kan oorleef, en dat ek het van die begin af vir jou sê. Ek, as ek in rasseterme praat, is nie 'n Europeër nie. Ek is nie 'n Europeër nie. As ek in rasseterme praat, is ek 'n wit Afrikaan. I'm a white African. Na 370 jaar het Afrika deel geword van wie ek is. Dis die taal wat ek en jy nou praat, is vernoem na ons kontinent. Die taal wat ek my kinders en my kleinkinders leer is Afrikaans. Die volk wat ek aan behoort is vernoem na die kontinent. Jy weet, ek en jy. Ons volk is vernoem na 'n ou Romeinse soldaat. Wel, ek en jy kan vandag gaan stap in Europa. Ons kan nou gaan. En solank ons nie ons monde oopmaak nie, dink hulle ons is deel van hulle en ons hoor. Natuurlijk. As ons een woord sê, dan weet hulle waar kom jy vandaan. Die punt wat ek maak is, hier is ons tuiste, dis waar ons gaan bly, dis waar ek 'n toekoms moet vind, hier gaan ek 'n plek kry. As 'n volk, die Afrikaner, sal nie in Afrika oorleef sonder 'n geografiese gebied wat hy beset, beheer, beveilig en sy eie maak nie. Jy sal nie oorleef nie. Voordat ons aangaan, ek wil net gou een enkele ja-nee vraag vra. Graag. Sou u sê dat u het nou baie duidelik gemaak dat die Vryheidsfront Plus is gestig om selfbeskikking te bewerkstellig. Dit is die nommer 1 Correct. en eintlik amper die enigste doel van die party waarvoor die party daar is. Sou u sê dat julle enigsins afgewyk het of dalk bietjie lou geword het in daardie doel Glad nie, inteendeel. in julle hele geskiedenis? Nee, glad nie. Op geen punt. Op geen punt nie. Die vraag is, hoe bereik jy dit? Hoe bereik jy dit? Die Vryheidsfront staan presies waar hy gestaan het van dag 1 af rondom vryheid, rondom selfbeskikking. Maar jy funksioneer binne 'n werklikheid wat 'n probleem is. As jy hoop om suksesvol te wees met selfbeskikking, is die minimum dat jy moet kan praat namens die meerderheid van die mense vir wie jy selfbeskikking wil hê. Maar as die meerderheid van die Afrikaner in 99 agter die Demokratiese Alliansie aangaan, wat nie, hoegenaamd nie daar geïnteresseerd is nie, raak dit bitter moeilik om ernstig opgeneem te word in die strewe wat jy uit wil voer, as die ANC vir jou sê, jy praat nie namens die Afrikaner nie. Ja. Die Afrikaners skaar Stem by nie die vir BA, en hulle staan nie vir hierdie ideale waarvoor ons staan nie. En dit is deel van die uitdaging om dit deel van te maak. Ek wil een ander punt vinnig maak. Jy verwys na die Israel, die Jode, in terme van hulle stryd tot waar hulle vandag is, en ek het groot respek vir hulle. Hoeveel geleenthede kry 'n volk om vry te wees? Ons het vryheid gehad in die Boererepublieke. Ja. Ons het dit verloor met die oorloë wat gekom het, en natuurlik het ons te staan gekom teen die magtigste wêreldmoondheid van die tyd, daai tyd die British Empire. Toe kry ons dit terug, staatkundig terug beklei tot ons weer vrye republiek het. Toe gaan dieselfde volk in 92 en hy stem in 'n referendum met 'n 2/3 meerderheid en sê ek gee my vryheid af. Hulle het nie gedink wat hulle doen nie. Weereens, ek dink nie hulle het verstaan ook wat hulle doen nie. Ek verstaan, maar deel van my hele loopbaan was om te probeer sê, verstaan wat julle gaan doen. De Klerk het later gegaan na dit, jare daarna, en vertel hoe moeilik dit was om in Engeland te gaan praat. Hy het in Engeland die toespraak gaan hou en te gaan sê, ek het vryheid van my mense gaan prysgee. En die naïwiteit was, dat so okay, ons kan dit doen, want die grondwet gaan ons beskerm. Die totale naïwiteit. Dit was ook meesterlik opgestel daai hele referendum om Natuurlijk, die ek was stem daar. te kry om jy weet die vryheid weg te gee, want die manier hoe hulle dit die nasionale party dit jy weet verkoop het aan die mense. Hulle het geweet wat hulle doen en die manier hoe hulle die vraag gestel het en alles. Ja. Die mense het regtig nie eintlik geweet waarvoor hulle stem. En daar was 'n onderneming vir 'n tweede referendum aan die einde van die onderhandelinge om vir die mense te vra, stem julle daarmee saam, wat nooit gebeur het nie. Maar goed, dit is die verraad wat gekom het uit daai kringe uit wat my betref. Ja, jy vra my oor die Afrikaner akkoord. Ek was betrokke en ek deurlopend betrokke gewees by die onderhandeling van die Afrikaner akkoord. Dit was 'n onmoontlike tyd gewees hier na die 92 referendum en die betrokkenheid van generaal Viljoen en die Afrikaner Volksfront en die konservatiewe party en ons was in verskillende groeperinge. 'n deel van die struktuur het beplan vir 'n gewapende stryd. 'n Ander deel het beplan in terme van onderhandeling. 'n Ander deel het geplan as dit 'n verkiesing is, wat maak ons? Dit was die verdeling wat daar was, wat 'n beplande strategie was.
En ons het onderhandel met die ANC, het nie keuse nie, want die Nasionale Party was besig om die mag af te gee aan die ANC. En dit was onderhandelinge buite CODESA op 'n ander basis. En voortspruitend daaruit het eers gekom 'n ooreenkoms wat bereik is en wat geteken sou word op 21 Desember 1995. Die sogenaamde Unsigned Memorandum of Agreement. Mandela was bereid om dit te teken. Ek was die aand daar in die gesprek en Dr. Hartzenberg moes teken namens ons van daai kant af. Dr. Treunet was reeds oorlede. Dr. Hartzenberg het geweier om dit te teken. Dit is nooit geteken nie. Daarna het sekere onderhandelinge plaasgevind verder wat Waarom het Dr. Hartzenberg dit nie geteken nie? Wat was sy probleem daarmee? hy wou dit nie teken nie. Ek dink want dit sou 'n krisis veroorsaak. Op daardie stadium met alle respek in die KP was daar 'n sterk groepering van ouens wat gesê het ons erken nie die werklikheid nie. Ons ontken die werklikheid dat die land is besig om oorgedra te word aan die ANC. Daai datum was 1993, nie 95 nie. Ons erken die werklikheid wat tans aan die gebeur is en hy het dit probeer ontkom en vermy. Dit het geen verskil gemaak nie. En ons kan praat oor en dit was deel daarvan daai tyd van boikot die verkiesing. Ja, As die KP nie deelneem nie, dan word dit nie erken as legitiem nie. Wat 'n totale denkfout was en totaal onwaar was. Hoekom was dit totaal die Nasionale Party het op daai stadium reeds die mag afgegee aan die ANC en die beste simboliese voorbeeld daarvan is die nag van 27 April voordat die stembusse geopen het. Voordat een stem uitgebring is die ou Suid-Afrikaanse vlag gestryk en die nuwe huidige vlag is gehuis by elke staatsgebou, by elke polisiestasie reg deur Suid-Afrika, die simbool van die nuwe bedeling. Nog voor iemand gestem het. Die verkiesing was 'n proses daarna om sekere stelsels aan mekaar te sit ensovoorts. Maar hoe dit ook al sê, die akkoord is onderhandel. Ek was deurlopend deel daarvan saam met generaal Viljoen en van die ander kollegas. En soos jy in jou video vanoggend sê, die feite is korrek. Hy's geteken op 23 April by die Uniegebou. Ek was fisies teenwoordig in daar's videomateriaal daarvan. In jou video sê jy korrek wie dit geteken het en wie dit nie geteken het nie as getuies, Jürgen Kegel, professor Abraham Viljoen. Ander mense wat geteken het was nie as getuies nie. Hulle het later dit bygesit om te sê ek was dit teenwoordig basis. ja. Maar dit is hoe die akkoord tot stand gekom het. En die kern van die akkoord was tweerlei van aard. Die een was gewees dat die verkiesing in 94 gebruik sou word om voldoende steun te bewys vir die gedagte van selfbeskikking. Want in die interim grondwet wat onderhandel is, was skedule 4, beginsel 34 wat gesê het dit is moontlik ensovoorts, maar daar moet ook 'n volksstaatraad geskep word, het die grondwet gesê. Wat toe nou geskep is. Wat toe geskep is deur wet, maar daar moet voldoende steun bewys word en as daar is, dan gaan die proses voort as ons kom by die huidige grondwet wat toe gebeur het. Goed. En die verkiesing in 94 het bewys daar is voldoende steun. Die Vryheidsfront het op nasionale vlak 400 en iets duisend gehad, 14 en op provinsiale vlak 639.000 stemme. En die ANC het aanvaar voldoende steun is bewys. Korrek, verskil nie daarmee nie. En toe het die Volksstaatraad tot stand gekom en jy het vanoggend dit in jou video ook gesê, wie wys die lede van die Volksstaatraad aan en die wet bepaal? Lede van die parlement wat staan vir die idee van Afrikaners selfbeskikking, wat eintlik net die Vryheidsfront was op daai stadium. En toe is die raad saamgestel met 20 lede en het hy begin funksioneer. Maar wat vanoggend nie korrek is nie, dit is verkeerd dat die indruk geskep word. En ek weet daar's mense daar buite wat dit doen. Dat daar was onderhandel gewees in 'n dokument ooreengekom onderteken 'n onafhanklike, vrye Afrikaner volksstaat en hy moet nou net geïmplementeer word. Dis nie waar nie. Dis nie waar nie. Enigeen wat dit sê is nie met die waarheid. So wat sê die akkoord? Wat moet gebeur Nee, die akkoord sê daar moet 'n proses plaasvind. om die volksstaat te stig? Ja, maar nou die probleem is dit. Een van twee, wat kom eerste? Ons mense dink baie keer dat iemand moet 'n kopknik gee of iemand moet sê hier's 'n wet, jy kan vryheid hê en dan gebeur dit. Dit werk nie so, dit werk andersom. Jy skep konkreet 'n werklikheid. Daar is hy. En dan moet die regsproses daaraan erkenning gee of dit probeer vernietig. Jy kan nie kom en sê ek wil 'n vrye onafhanklike staat hê. Ek weet nie waar is hy nie, maak nie saak nie, maar julle moet dit erken. Wat moet ek erken? 'n Ding wat nie bestaan nie. Waar is hy? Wie is hy? 'n Tipe van 'n Balfour Declaration. Natuurlik. Ek voel baie sterk en Wally Musa se verklaring in 1998 in die parlement is 'n tipe van 'n Balfour verklaring waarvoor ons gedruk het en hy het erken en jy kan dit op rekord, ek dink jy verwys daarna in die Ja, video. ek het. Die strewe van die Afrikaner van die Vryheidsfront Plus vir 'n gebied in die Noordwes-Kaap ensovoorts tot selfbeskikking is 'n legitieme strewe. Natuurlik. Want die grondwet maak daarvoor voorsiening.
Daarom is daar 'n artikel 235. En dis nie my oulikheid nie, ek was deel van 'n onderhandelingsspan wat gelei het tot die bewoording van artikel 235. Maar ek het die voorreg gehad, dit is 'n voorreg, dat in die grondwet skrywende vergadering was dit op my gevra om te sê, ek stel dit voor in die parlement en dit is toe aanvaar en dit het deel geword van die huidige grondwet. Maar nou moet jy mooi verstaan, as ons alleen seggenskap gehad het, as ons alleen kon doen net wat ons wil, sou die bewoording daarvan baie anders gelyk het as wat dit vandag lyk. Maar ons is nie alleen in beheer in die parlement nie. Op daardie stadium het die ANC 252 parlementslede uit 400. Die DA het iets soos 82 gehad, of die nasionale party, dit was daai nog die nasionale party, het iets soos 82 gehad. Hulle twee saam het omtrent meer as 3/4 van die steun. Wat jy ook al probeer in die grondwet kry, sal net deurgaan as hulle ook daarvoor stem. Jy het nie 'n keuse nie. En dan sal baie mense vandag vir my sê, maar die artikel 235 maak nie voorsiening van soewereine onafhanklikheid nie. Ek weet dit. En ek wil nie snaaks wees nie, my doktorsgraad is in staatsreg. Ek weet dit. Maar binne die konteks van die grondwetlike bedeling is dit wat jy kon inkry. Daar was geen manier. Gaan kyk na beginsel 1 van die skedule 4 van die interim grondwet. South Africa is one undivided sovereign state. Ek hou nie daarvan nie, maar dit is waarvoor die ANC beklei het van 1912 af. Tot hy aan bewind gekom het. Waarom was dit vir hulle so belangrik geweest om die ou koloniale grense van Suid-Afrika te beskerm? Omdat hulle 'n meerderheid is. Maar hulle is 'n meerderheid oral in elk geval, amper oral. Nee, maar natuurlik, as hulle die ou Suid-Afrika voor 94 net so kan oorneem en dit word hulle sin. Dis fantasties. Hulle erf die mees ontwikkelde land, die mees industriële land, militêr die sterkste, ekonomies die sterkste land in Afrika. Nie meer enige van daai goed nie. Nee, is nie meer waar nie, maar hulle het dit geërf op daai stadium en die NP het aan hulle basies oorgedra. En onthou nou net, ons kom toe uit 'n tydperk uit in Suid-Afrika waar daar etniese tuislande vir ander volke was. Die ANC daarteen geveg, sy hele stelsel was daarteen om Botswana omgestoot te kry, om die Ciskei omgestoot te kry. En wat ons basies voorstaan is 'n gebied waar die Afrikaner kan selfseggenskap en selfregering hê. Dis direk in lyn teen waarheen die hele beweging van die ANC en die nasionale party onder de Klerk mee besig was, wat ons wil bereik. Dis totaal daarteen. En dan uit die aard van die saak wat in die politiek gebeur is 'n balans van magte. Is ons in staat om die staatsbestel militêr omver te gooi? Is ons in staat om 'n revolusie te veroorsaak wat totale chaos veroorsaak? En dan, dis hoe die ANC werk. Dis altyd 'n balance of power. Ja. Moet hy jou akkommodeer en moet hy voorsiening maak? En in daai tyd hoe enige persoon vryheid kry op daai manier. Wel, dankie Vader, jy sê dit, want daar was 'n tyd wat hier 'n baie ding rondgegaan het in onder ons eie Afrikaner geleedere van sekere mense wat die indruk skep om te sê daar is hierdie buitelandse regsproses. Ja. Jy moet wat beteken dit? Die indruk word geskep. Jy wil vryheid hê. Nou gaan vul jy 'n paar vorms in. Hier's ons, jy teken dit en jy gaan iewers by 'n adres in die buiteland gaan lewer jy dit af. Iemand sit daar, kyk daarna, merk af ja. Iemand lei 'n klok, baie geluk, jy is vry. Dit werk nie so nie. As dit so sou werk, hoekom is Quebec nog nie vry nie? Wat van Noord-Ierland wat by Ierland wil aansluit? Die Katalane, die Baske, noem maar op, selfs die Palestynë. Dit werk nie so nie. Om vryheid te kry is 'n duur stryd. En jou eie mense moet bereid wees om dit te wil hê en vryheid te wil hê. En wat vir hulle aangebied is in 94 deur die nasionale party, was hierdie wonderwerk. Ons gaan net in vrede hande vat en dan gaan ons saam vorentoe. Martino die kulkunstenaar, kil jou hier, kil jou daar, sien daar gaan ons. Teen daai hele stroom in word die Vryheidsfront gestig as 'n voertuig vir hierdie ideaal en om te sê jy sal nie in Afrika oorleef nie. So die akkoord. En ek weet daar is allerlei pogings en ek sal graag dophou en ek sal goed wees as hulle slag wil hoor wat die werklike feite daar rondom is. Die gedagte nou dat een of ander hof moet van buite afkom en iets, die akkoord tot 'n baie groot mate se rol is eintlik uitgespeel. Sy rol was om te kyk of daar voldoende steun is. En as daar is, kom daar 'n volksstaatraad tot stand wat dan sy werk die dinge het reeds gebeur. Dit het klaar gebeur. So kom ons kom by hoekom het die proses gestop en waar het hy gestop? Wat gebeur het is die volgende, ons is mos Afrikaners, noem dit wat jy wil. Die oomblik, in die 94 verkiesing, kry die party provinsiaal, want die akkoord het gesê, die provinsiale stem sal geag word om te kyk waar is mense wat selfbeskikking Afrikaner vryheid wil hê. En toe stem daar 639.000 vir hulle, vir daai gedagte.
En elkeen wat toe gaan stem het, sê met sy stem, ek wil dit hê net hier waar ek woon. Of dit is in Queenstown, of dit is in Margate, of dit is in Pietersburg, ek wil dit hier hê. Maar daar's 'n sekere werklikheid van hoe lyk Suid-Afrika toe en vandag in terme van dit. En toe by die Volksstaatraad gaan onderhandel. Ek het verskeie kere was ons in gesprekke met die ANC onderhandelinge. Mbeki se woorde was hoeveel keer gewees? Show us the animal. Hoe lyk die Volksstaat wat julle sê julle wil basies sê? En natuurlik was daar twee teenoorstaande denke daaroor en dit het inslag gevind in die Volksstaatraad. Bedoelende, ons het mos tradisioneel die boererepublieke gehad, die ou Transvaal en die Vrystaat. En vir die wat nie verstaan nie en wat so maklik verraaier woorde rondgooi, my mense was bittereinders tot die laaste dag. Tot die laaste dag. My mense het geveg in die rebellie. My eie oupa was in die dodesel tot dood veroordeel in die rebellie. As gevolg van wat hy gedoen het, hy is nooit tereggestel nie, want die ou wat hy geskiet het, is gevind lewendig in Duits-Wes en by die hof ingedien. Natuurlik was die boererepublieke deel van ons ideale. En een standpunt was gewees, ons moet die boererepublieke weer opeis en laat herstel die boererepublieke. Maar die werklikheid was, na al die jare se ontwikkeling en ontdekking van goud en die mynbedryf, vind daartoe etlike miljoene mense wat nie deel wil wees of is van die boererepublieke nie, hulle binne in dieselfde geografiese gebied. En die wêreld het aanbeweeg, dis nou menseregte en almal moet stemreg hê, dis nie so eenvoudig nie. En daar was 'n verskil van mening daaroor. Die ander standpunt was, as jy dit nie kan doen nie, identifiseer 'n gebied wat nie onder getalle druk is in Suid-Afrika nie, wat nie 'n volksstaat is nie. Wat basies woestyn is waar daar niemand bly nie. Maar wat die potensiaal het om te ontwikkel tot 'n eie geografiese gebied. En daai twee standpunte was binne die Volksstaatraad baie sterk aanwesig. En wat toe gebeur het is, toe is daar gesê nee, ons aanvaar die boererepublieke nes hulle was kan nie wees nie. Kom ons trek 'n ander kaart wat 'n meerderheidsgebied was of onderstel was om te wees. Dit is basies 'n groot deel van die Transvaal, dis 'n deel van die Vrystaat, maar die grense. As jy nou ooit gedink het daar's arbitreëre grense, dit is arbitreëre grense, want die grense is getrek om te gaan tussen 'n wit woonbuurt sluit 'n swart woonbuurt uit, binne 'n wit woonbuurt sluit 'n swart woonbuurt uit. Selfs van die grense was gewees binne 'n stad in Pretoria. Hierdie straat is deel van die Volksstaat, daai straat aan die ander kant is nie. Dit was die aanvanklike voorstel gewees. En Pretoria vorm die sentrum daarvan. Nou, daar geen illusies daaroor wees nie. Die indruk vandag word geskep asof die ANC daartoe toegestem het. Ja. Dis onwaar. Daar was nie vir 'n oomblik sprake daarvan dat die ANC, die hoofstad Pretoria, sou afstaan aan die Afrikaner wat sy eie ding wil doen. Hulle neem die land oor, hulle die geveg teen die nasionale party met weermag en al gewen, maar hulle gee Pretoria as stad af. Daar was nooit sprake daarvan nie. En die werklikheid is dat daai verskillende standpunte het toe gegeld binne die Volksstaatraad. Ons het dit bestuur en daar's gekom met 'n akkommodering van nie of dit of dat nie, maar 'n en daarmee is geïdentifiseer 'n gebied in die Noordwes-Kaap vanaf die Oranje rivier tot op die Weskus. Dit was die aanvanklik wat die Volksstaatraad se een voorstel was, wat sê, dis nie 'n volksstaat, maar hierdie gebied het die potensiaal as Afrikaners hulle daar wil gaan vestig om te ontwikkel. Ja. En ek weet, daar's 'n persepsie, dit het ook genoem die woestyn. Ons het Israelies Jode gehad uit Israel wat daar in daai gebied kom staan by die Oranje rivier. En gesê het op daai stadium, as hierdie rivier maar vir net een dag in Israel kan loop. Ja. Ons weet nie wat se water ons hier het nie. Nou goed, intussen tyd het die Jode baie slim, Israelies, hulle waterprobleem opgelos. Maar die tweede komponent daarvan was om te sê, maar daar's ander gebiede wat hulle ook leen tot forme van selfbeskikking, maar wat nie noodwendig kan ontwikkel tot 'n onafhanklike, soewereine staat buite Suid-Afrika nie. En jy moet erkenning daar gee. Daar was die gedagte gewees van 'n korridor hier deur die Oos-Transvaal tot by Maputo verby, Maputo korridor, wat kon ontwikkel ekonomies ensovoort. Daar's gesê die Pretoria gebied waar 'n groot konsentrasie is, moet ons probeer lei na autonomie toe, waar jy seggenskap kry met Afrikaner Raad oor jou sekere instellings ensovoorts. Dit was die gedagtes wat op die tafel was. Nou goed, toe die Afrikaner by die 99 verkiesing kom, toe hulle ontnugter oor die nuwe bedeling wat nie die wonderlike Ethiopië op hulle laat neerdaal het nie. Tony Leon van die DA kom met 'n slagspreuk wat sê fight back. Ja, so slaan terug. Slaan terug. Slaan terug. 2019. Ek weet, slaan terug. Maar die Vryheidsfront Plus as gevolg daarvan verloor 75% van ons stemme gaan na die DA toe. Gaan na die ouens wat sê ons gaan nou beklei toe.
wat kampste gaan beklei, maar wat nie wat nie Ja, hulle het gaan dit net gesê, dit Hulle is die het dit- punt. Ja, as ja, jy hulle dit het sê, dit gesê. dan is dit Hulle het dit gesê. ja. Maar die effek daarvan is, die oomblik wat dit gebeur, sê die ANC, Afrikaners is nie ernstig oor vryheid. Ons hoef hulle nie te akkommodeer. Dis nie 'n faktor. Kyk, ek dink hulle wou in elk geval van die begin af dit nie doen nie. Hulle het dit maar net Natuurlijk wil hulle doen as gedeel gewees van die Natuurlik wil hulle dit nie gedoen het. Ja, Hulle wil dit dit- nooit doen nie. Geen meerderheid skik vrywillig met 'n minderheid as hy nie hoef nie. ja, En dit is waar die probleem in Suid-Afrika lê. Ons praat gou behalwe natuurlik in blanke lande. Daar skik die meerderheid gewoonlik met die minderhede. ek kan nie instaan vir hulle wokeness en hulle ondergang nie, dis hulle probleem. Dit is 'n probleem wat uniek blank is. Geen ander land of geen ander volkegroep in die wêreld wat 'n nie blanke volk is sal ooit dit doen nie. Wel, ek dink daar's besig om 'n kentering te kom. Die politiek is soos 'n 'n pendulum wat swaai van kant tot Ja, natuurlik. En as jy die internasionale politiek kyk, en dit is buite my regswêreld, is dit my belangstelling, Ja. is dramaties aan die gebeur of ons daarvan hou of nie. Daar's mense wat van Trump hou, daar's mense wat vir Trump haat, maak nie saak nie. Op die oomblik ervaar ons in die wêreld die dramatiesste geopolitiese skuwe wat ons gehad het sedert die einde van die Koue Wêreld oorlog. Dit is wat tans ervaar word. En Europa self, kyk wat gebeur tans in Ja. Europa en ons neem daarvan waar. Die Afrikaner moet kyk. Wat ek net een punt sê, nadat die Ramaphosa en Steenhuisen hulle teruggekom het van die Oval Office af, het ons gegaan as Afrikaner afvaardiging. En die boodskap toe, en ek was in September weer daar, en ons sal weer gaan, en deurlopend is die volgende. Natuurlik is ek dankbaar as die land met die sterkste ekonomie, met die sterkste militêre vermoë, uitreik na die Afrikaner. Ek moet daarvan kennis neem. Dis tot my mense se voordeel. Maar my boodskap aan die FSA is die volgende. Dit was elke keer en sal altyd wees. Baie dankie dat julle bemoeienis met ons wil maak, maar hier's 'n probleem. Dit help nie julle probeer my help vir die 1% van my mense wat die land verlaat wat julle daar wil akkommodeer as vlugtelinge nie. Ek wil nie 'n vlugteling in Texas wees nie. Ja. Ek het jou hulp nodig vir die 99% van my mense wat hier is, wat hier gaan bly en wat hier 'n toekoms voorgeskep moet word. Dit is waarmee ons besig is. Dit lyk in elk geval nie of hierdie vlugtelinge ding gaan realiseer op 'n groot skaal. Dit sal nie. Dit sal Die departement van immigrasie dink ek in Amerika het gesê hulle het iets so 600,000 aansoeke gekry Ja, vir vlugtelingstatus, maar tot op hierdie stadium het hulle nog nie eers 1000 gevestig nie. kan ek vir jou gou 'n voorbeeld So ek dink nie hulle was regtig so ernstig Kom ek nou daarmee. vir Ek net- dink Trump wou maar net 'n Wel, punt maak. Kom ek noem vir jou 'n voorbeeld en ek uit 'n persoonlike ervaring. 50 jaar gelede, 50 jaar terug, was 1975, dis nou laas jaar. My pa was in Suid-Afrika die minister van binnelandse sake. In 1975 val die regering van Portugal. En daarmee verloor Portugal sy beheer oor sy kolonies, Angola en Mosambiek. Ja. En wat gebeur? Duisende Portugese vlug voor die marxistiese bewegings van MPLA en Frelimo in Mosambiek na Suid-Afrika toe. As minister van binnelandse sake moes my pa daai vlugtelingkrisis hanteer en die mense in tempdorpe ontvang en repatrieer Portugal ensovoorts. Ek wil nooit hê en ek gaan alles in my vermoë doen om te keer dat die Afrikaner ooit in die posisie kom dat ons uit hierdie land uit moet vlug met jou kar en 'n tas op die dak en dit niks anders nie want jy word hier uitverjaag. Ons moet alles doen om dit nooit te laat gebeur nie. Hoe doen ons dit? Deur op die regte strategiese manier te werk, deur ook bondgenote te kry uit ander gemeenskappe uit, om vir ons mense 'n oplossing en 'n toekoms te bied en op daai manier positief vorentoe te beweeg en vir ons mense hoop te gee. In my visie hoop ek dat ons Afrikaanse en wit mense wat die land verlaat het, en ek glo dit, sal terugkom Suid-Afrika toe as ons hier vir hulle 'n toekoms kan skep van selfbeskikking en vryheid. Hulle Ek sal dink terug, baie wat ek ken wat nou maar natuurlik. in Australië en in Amerika bly, sê hulle sal enige dag terug. Dis hartseer om ons kinders te sien vleisbraai in die reën in Engeland. Die ouens sê ook daar's twee redes hoekom hulle sal terugkom as ons selfbeskikking hier kan bewerkstellig of as hulle moet kom beklei daarvoor. Korrek. Dis die twee redes Wel, hoekom hulle sal korrek. terugkom. Hoe kry ek selfbeskikking? Daar's net een party tans in die politiek wat ek van weet wat veg hiervoor. Maak die ding sterk. Dis al manier. Ek dink regtig toe ek nou die vraag vra, dink julle dat julle op 'n stadium ooit lou geraak het in hierdie stryd vir selfbeskikking? Ek dink die persepsie daar buite
is dat die Vryheidsfront Plus het Ek verstaan. nie net lou geraak nie, hulle het dit heeltemal laat vaar. Hulle het basies die DA light geword. Die mense hou ons vreeslik baie van om die DA die ANC light te noem. Dit het 'n ding geword en weet jy die bierblikkie met DA light of wat ook al daar of ANC light daar. En vanaf die DA die ANC light geword het baie meer mense begin sê die Vryheidsfront Plus is nou die DA light. Ek verstaan. En ek dink die persepsie is definitief daar buite. Ek verstaan wat die rede Willem. Mense dink selfbeskikking is 'n maklike ding. Om vry te word dink hulle is maklik. Dis 'n produk wat iewers op 'n rak staan in 'n winkel en jy gaan instap en sê ek koop my vryheid. Ja. Die Skotte beklei nou vir 800 jaar vir vryheid. Wat laat die Afrikaner dink hierdie gaan maklik wees? Die Skotte het teen vryheid gestem. Ja. Hulle kon dit gehad het wat 10 jaar terug. Hulle wil nou weer 'n kans kry. En dit is onder andere hoekom ek is nie ten gunste van 'n referendum oor selfbeskikking voordat jy nie weet ek wen die ding nie. Ja. Want jou vyand gaan jou 'n geleentheid gee en hy gaan alles doen dat jy dit verloor, soos wat in Quebec gebeur het al 2 keer. En dan sê hy vir jou, jy het mos 'n kans gehad, moenie weer kom vra nie. Maar ons moet die regte pad loop om by daardie vryheidssituasie uit te kom. Ek dink as ons wil na iemand na kyk en dis hoekom ek heeltyd oor Israel praat. Ek dink hulle is die enigste ouens wat eintlik in 'n situasie soos ons in was of naby genoeg aan ons en was dat ons by hulle kan leer. Ons kan nie regtig by enigiemand anders leer nie. Die mense wat wil leer by Suid-Tirol en so aan, ek vind dit moeilik om te sien hoe jy by hulle enigiets gaan leer want dis net te ander situasies. Ek het 'n gesprek met Kali Kriel gehad juis in hierdie studio. Ons was eintlik veronderstel om 'n debat met Piet Kroukamp te wees en toe daag Piet Kroukamp op net toe sit ek en Kali en debatteer toe nou maar met mekaar. In elk geval. En ek het dit in daai gesprek ook genoem dat toe Flip Buys skryf hy het Israel toe gegaan en toe het hy gesien nee, dit is hoe ons gaan selfbeskikking kry in Suid-Afrika. En hy het gesien die manier hoe hulle unies gebruik het om die land op te bou en hy het gesê dat ons moet selfbeskikking hierso vir onsself bewerkstellig. Hy's reg. Nou ek glo dat hy mis of hy het die grootste eerste gedeelte gemis. En as ons kyk na hoe die Israelies dit reg gekry het, hulle eerste stap gewees propaganda. Elke dag is dit en elke persoon wat vir 2 minute wil luister na jou se keel afgedruk dat dit is wat ons soek. Enige iemand wat bereid was om lank genoeg na jou te luister, dit was die enigste ding gewees wat belangrik was, wat gesê was en die kern van elke gesprek gewees, dit is wat ons soek, dit is ons enigste opsie, dit is ons enigste oplossing en dis wat Herzl self ook gesê het, hulle enigste oplossing. Dit was stap 1 gewees en dit het vir jare aangegaan, dit was omtrent ja, wanneer was jy praat hier van 60 jaar omtrent. Ek weet. Wat dit was. En na 60 jaar toe begin die Jode met hulle verskillende paramilitêre vleuele, ek kan nou die name vergeet, ek het dit al baie op die kanaal bespreek. Toe begin hulle Palestina te beset. En toe begin hulle allerlei terroriste aanvalle en bomme plant en so aan en toe plant hulle basies bomme tot die dag wat die Britte net gesê het, weet jy wat? Vat dit, dis julle sin. Ek is reg. Ja, en daarna het dit natuurlik begin wat hulle die land gebou het. En hulle het hom gebou van waar hulle 'n baie klein stukkie van Palestina gehad het tot waar hulle nou die meerderheid van ou Palestina het. Ja. En ek dink dis waar ons vandag is. Ons moet die mense wat werklik wil beklei vir selfbeskikking moet weet ons is nou in daai propaganda fase. Ja. Ons is in die fase waar dit nou in almal se kele afgedruk moet word. En ek hou regtig daarvan dat die Vryheidsfront Plus dit nou begin stel as dit is waarvoor ons staan want ek moet sê onder Pieter Groenewald byvoorbeeld ek het dit baie min gehoor in elk geval. En selfs voor toe u broer nog ook daarvan die leier was Pieter ook min gehoor. Dit was definitief nie die selfs al is dit genoem, dit was definitief nie die fokuspunt van die party nie. Nee, kom ek vir jou sê, die missie van die party was nog altyd rondom selfbeskikking en vryheid en ek het net dit ook sê. Daai missie in die party is verskans. Hy is verskans op so 'n manier. Dit het ek gekry uit die Vrystaatse Republiek se grondwet. Jy kan hom net wysig met 'n 75% meerderheid, nie 2/3 nie, maar by 2 opeenvolgende vergaderings van ons hoogste liggaam, die Federale Raad, bedoelende hy kan nie gewysig word om afstand daarvan te doen by een geleentheid, omdat die mense op daai oomblik so gevoel het nie. Soos 'n belangrike kerkraadsbesluit. Nee. Oor 3 maande moet hulle nog so voel daaroor. En daarom is hy nog nooit verander anders as om daarby te staan nie.
En ek moet sê van die voorgangers in die party, ons almal staan daarby, ons nog altyd daarby gestaan. Maar die probleem was, nadat ons in 99 75% van die steun verloor het omdat ons mense na die DA toe gehardloop het, om geloofwaardigheid te behou, moes die party stelselmatig stap vir stap ons steun terugkry en herwin en aanvaar word dat ons praat namens ons mense en is 'n deurlopende proses waarmee ons nog steeds besig is. Jy sê oor Israel. Ek het die geleentheid gehad om Israel te besoek en ek is genooi om weer te gaan. En as jy by Israel was en jy het gaan kyk vir jouself, ek was in die Wes-oewer, ek was by Yasser Arafat se kantore, sy graf, sy alles waar hy was. Ek was by Gaza, ek was oral, maar ek was ook op Masada. En as jy by Masada was, dan verstaan jy Israel. En ek weet nie of jy Masada se geskiedenis ken nie, kom ek sê vir jou in 5 woorde. Toe die Romeine Israel oorvat, vlug 'n groep van ongeveer 1000 Jode na Masada toe. Masada is 'n berg, amper soos Tafelberg, in die woestyn. En bo-op was 'n tipe van 'n paleis of dan 'n plek, 'n blyplek, wat ingerig was vir die koning. Hulle beset en hulle vat daai plek. In Engels defiance teen die Romeinse bestuur. Die Romeine kan nie toelaat dat die magtige Romeinse ryk nie beheer het oor daai stukkie grond waar 1000 Jode vryheid het nie. Is dit nou die Makabeërs gewees of? Dit was 'n radikaler groep. So die Romeine vat hulle tyd, hulle gaan bou 'n muur rondom die berg en hulle keer vas dat niemand kan ontvlug nie en hulle begin om 'n ding te bou om die Jode daar te gaan uithaal. En dan eindig dit na hoe lank 2-3 jaar se bou voordat hulle dit gaan inval. Dan gebeur 'n ongelooflike ding. Die oggend toe die Romeine daar inbreek om hulle te vang en dood te maak, is niemand lewend op daai berg nie. Hulle het selfmoord gepleeg. Hulle het die lot gewerp. Wie maak vir wie dood in die families? 1000 mense. En op die einde het hulle selfmoord, die laaste ou het selfmoord gepleeg. Hoekom? En het hulle kos gevat en gepak in hoop om te sê, ons het baie kos, ons het water, ons het alles hier. Maar ons sal nie val onder die vreemde juk van die Romeine nie. Tot vandag, wanneer Joodse, Israelse soldate ingespeer word, offisiere, lê hulle eet af van die realiteit aan hulle staat bo op Masada. En die bewoording sê Masada nooit weer nie. Eers as 'n volk daai verbintenis het tot sy vryheid, sal ander mense jou ernstig opneem. Dit weet ek. Maar dan moet Afrikaners begin opstaan in wat hulle glo. En hulle moet ophou om te probeer kortpaaie vat van ek kan vinnig hier na hof toe gaan en hy gaan sê jy het vryheid. Niemand is so geïnteresseerd in wat ons wil bereik en om te oorleef in hierdie kontinent nie, as wat ons self moet wees nie. En as ek dan praat van vryheid, ons het in amper 400 jaar nou oorleef in vrede met ander volke en ander gemeenskappe. Gaan kyk die geskiedenis. Ons wil in vrede met ander mense leef. Ons wil met ander volke kan saamwerk. Ons hoef nie in konflik te wees nie. Alhoewel dit die realiteit is meerendeels. Maar ons sit met 'n ideologies gedrewe kommunistiese, marxistiese regering wat anders dink oor hierdie goeters. En Suid-Afrika sal nie op sy koers kom voordat mense wat werklik in terme van hulle eie denke dink, in terme van wat vir hulle belangrik is, die kultuur en die waardes wat ek net vir jou genoem het, dink wat se kontinent, subkontinent of land kan hier tot stand kom. Ek praat van 'n land, maar wat erkenning gee aan daai werklikheid van wat vir mense belangrik is. Die Afrikaner is die sleutel wat my betref tot Afrika, want ons het wortels na die weste, maar ons het hierdie kontinent ons tuiste gemaak. Ek het een laaste vraag. Ek dink ons het oor alles gepraat waaroor ek wou praat. Graag. En ek dink ons het dit redelik duidelik gemaak ook. Ja. Maar ons het nooit gepraat oor waarom dink jy die Vryheidsfront Plus na 2019 se verkiesing daai reuse groot steen wat hulle gebou het weer verloor dadelik en teruggeval na waar hulle was voor daai verkiesing. Dis maklik. Enige organisasie, enige maatskappy, enige politieke party wat toelaat dat jy verval in interne konflik en stryd en beklei onder mekaar, kom dit oor. Dit is 'n beginsel wat geld. Kleiery wat die hele sosiale media en die beeld en die rapport en alles vol was, was dit nie na die val van die Vryheidsfront Plus? Nee, dit was presies. Onthou in 2019 het die party uitstekend gevaar. Ons was terug. Was hierdie goed nie alles na 2024 nie? Ek onthou die rapport dat dit was na 2024. Nee, dit was beslis nie. Dit was beslis nie. 2019 het die party uitstekend gedoen en 'n groot steen teruggewerf. 2021 se plaaslike verkiesing het ons baie goed gedoen.
Die volgende stemgeleentheid was 29 Mei 2024. Ja. Toe het ons 200,000 stemme verloor. Die kern van die konflik was tussen daai tyd, tussen na 2019 voor 2024. En jy kan die media gaan kyk. Ek weet nie, ek volg dit nou nie so nou doen, ek was nou daar. elke datum. Nee, ek kan jou verseker. So dit is meerendeels die interne bekleierery. Kom ek vir jou sê dit was 'n kom ek sê vir jou dit was 'n wesentlike faktor. Moenie fout maak nie. Die publiek is nie dom nie. As 'n instelling interne konflik het, staan hulle van hom af weg. Dit is net dit geld vir enige maatskappy. Ja, nou baie seer maak Al dis die punt. met John Al dis hulle Dion probleem, George en John Steen Al dis hulle alles. dis hulle probleem. En gaan julle kapitaliseer daarop want dit is nie net dit die interne konflik nie. Dit is Nee, dit kan definitief die ideologiese skuwe wat hulle gemaak het ook. nee, in hulle geval beslis. Maar die Vryheidsfront het nie beleidsverskille of skuwe gemaak na die 2019 verkiesing nie. Ons Ja. het nie. Maar interne konflik is verlammend en natuurlik jou opponent blaas dit aan. En as die koerante negatiewe goed oor jou party skryf, is dit tot jou nadeel. En as ouens wat begin podcast maak en ek praat van ander mense wat nou weer 'n podcast wil begin met almekaar negatiewe goed en wat nie verstaan noodwendig wat die feite is nie, dan veroorsaak dit 'n ernstige probleem. En ek kan vir jou maar sê, die dag wat ek verkies is 11 maande terug, het ek gesê, wat ook al konflik was, stop vandag. Jy kan dit gaan kontroleer. En dit het gestop. Daar's nie konflik in die Vryheidsfront Plus nie. Ons is eendragtig, ons is eensstemmig, ons is gemotiveerd en ons jag saam op 'n teiken. Dis waarmee ons besig is. So die sagter boodskap en die sagter verkiesingsveld tog en al daai dinge het dit volgens u geen verskil gemaak nie. Dit was net die interne konflik. Nee, ek kan nie sê dis net die interne konflik nie, maar ek dink dit was 'n beduidende deel geweest. Grootste faktor. Geen twyfel daaroor. Geen twyfel daaroor nie. En dieselfde gaan die DA oorkom. Verlede Sondag se Sunday Times se groot opskrif, sulke letters. Open war in the DA. Dis vernietigend vir enige politieke party. Kiesers staan daarvan weg. Jy moet gekonsolideerd wees, jy moet saamwerk op 'n teiken, op 'n visie. Dis waarmee ons besig is en ek is baie dankbaar daarvoor. En natuurlik, enige politieke party, ook die Vryheidsfront, het binne die konteks van die werklikheid van die politiek op daai stadium gefunksioneer. En jy's nie alleen daar nie, jy's binne 'n groter raamwerk waar daar baie magte en kragte inwerk en ander partye doen goed en ander partye sê goed en internasionaal gebeur daar goed en elke party behoort as jy kan optimaal tot jou voordeel daarop te reageer. Dalk reageer jy nie noodwendig optimaal nie en al daai goed speel ook 'n rol wat maak dat jy 'n probleem kry. Laaste vraag, as die volk nou weer besluit om hulle stem vir die Vryheidsfront Plus te gee of 'n groter gedeelte in elk geval. Kom ons sê weer 400-500,000 mense. Ek dink dis realisties net sonder dat julle enige iets doen, is dit realisties om te dink dat julle gaan beter as in 2019 doen. Ja. Net as gevolg van hoe sleg die DA Korrek. aanjaag op hierdie oomblik. As julle baie sterk in julle verkiesingsveld tog kan wees, kan julle dalk selfs beter nou doen, alhoewel dit nou net 'n plaaslike verkiesing is, maar in elk geval, kom ons sê die volk gee hulle stem tot 'n groot mate terug vir die Vryheidsfront Plus. Wat gaan die Vryheidsfront Plus doen en wat sal ons 'n teken vir ons wees dat die stryd na selfbeskikking is besig om gevoer te word en ons maak vordering daarin? Kom ek sê, dink vir 'n oomblik. Kom ons sê 2026 se plaaslike verkiesing is 'n belangrike hekkie vir ons. En ek werk voluit daaraan en ek is oortuig daarvan ons gaan aansienlik beter vaar en die Vryheidsfront gaan in 'n koalisie situasie die rol kan speel van die koningmaker en kan stuur en beheer tot ons voordeel en ons moet dit gebruik. En dit kan nooit oor posisies gaan nie. Nee. Dit moet gaan dat ons iets kan beding vir ons mense deur deel te neem. As ons goed vaar, dan sê ek vir dit moet 'n platform gooi vir 2029. En as daai stemsituasie realiseer en jy kan in 2029 'n situasie kry waar die ANC gereduseer word tot 'n baie kleiner party. En EFF het sy eie moeilikheid, MK het eie moeilikheid. En daar kan dalk 'n koalisieregering kom waar die Vryheidsfront Plus kan deel wees. Natuurlik is die eerste prys om alleen te regeer, maar ons het mos nou gepraat daaroor vroeër oor wat die demografiese werklikheid is. Maar as jy in 'n situasie kan kom met voldoende steun en jy kan jou mag gebruik, dan moet ek daai regering kry om my ideale te help uitvoer wat vir my belangrik is. As jy dan praat oor artikel 235 wat sê in terme van nasionale wetgewing, het ek hopelik 'n regering wat die wetgewing wat ek nodig het om dit te implementeer, kan met 'n meerderheid voer deur die strukture van die parlement. En intussen tyd moet jy jouself posisioneer op 'n internasionale spel en platform waar die mense kennis neem van ons as 'n volk
in Afrika wat hier wil oorleef en moet oorleef. En ons intensie. Absoluut, geen twyfel daaroor nie. Niks anders. Dr. Mulder, baie dankie. Baie dankie Was Willem, baie ek lekker waardeer dit. geweest. Dankie vir die geleentheid. Baie dankie.